ou gebou. Welkom almal van julle, ek is baie bly julle is hier. Willie is vanaand saam met ons vir die eerste keer, Willie, vir jou ook. Hy het vanmôre so 'n mooi getuienis eintlik gegee, terwyl hulle daar praat. Toe sê hy net die volgende stelling, dat ek sê toe eintlik vir, sommer net daar in die gesprek, dat Willie het, die vorige reeks het, ek sê eintlik, ons praat so oor die koninkryksgoed, die vorige reeks, en hy sê hy het dit bygewoon, hy sê, dit was sy beste 2 jare. Toe sê ek, ons is nou weer bezig, sê nee, hy wil begin, wanneer ons nou weer begin, sê ek, nee, was skakel vir my nou, en ek haal dit eerder met jou in. Want dit is nou maar 'n redelike langdurige proses, so Willie, ons is baie bly, jy is weer hierso. Nou ja, Willie, as jy iets van Fokus wil weet, praat met hom, hy is die, ek weet nie of hy nou nog is, maar hy was so baie jare die voorsitter van die Voëlklub in Suid-Afrika. So hy ken papegaaie, as jy wil weet hoekom rase papegaaie, gaan praat met hom, want my buurmense het een, hulle is ver van my af, en ek is baie bly, ek bly nie langs sy ou wat een het nie. Maar hy goed kan raas ook, nee. Allerhande voeltjies en goed. En dan is hy 'n redelike kenner op broodbome ook, soos jy kan dit wil weet, gaan praat met hom, hy wil nog baie met die goed gespeel. So, maar welkom Willie, ons is bly jy is hierso. Almal van julle, baie dankbaar, julle is almal hierso. Ons het 'n paar verskonings gekry, Amanda en Jannie, kan ek nie maak nie, Chris en Yves kan dit ook nie maak nie. En dan Carla het ook gesê, sy kan dit ook nie maak nie, so ek dink dit is die klomp wat ek ontvang het oor, en dan Mariska. Het ook gesê, sy gaan dit nie maak nie, maar julle is hierso, en dis heeltemal genoeg om oorlog mee te begin, so ons gaan aangaan waar ons laas opgehou het. Wat sê net vir my, waar het ons laas opgehou? Was hy 9 seer. Was hy 9? Ok. Goed, nee, dan is ek op die regte plek waar ek wil begin. Ek wil nie by bladsy 9 begin nie, ek wil net so 'n bietjie teruggaan by bladsy 7, dat ek net aansluiting vind by dit wat ons verlede week oor gepraat het. Maar as jy nou daar is by bladsy 7, dan bid ons net saam, en ons vra die Here om vir ons genade te gee. Goed julle, kom ons vra net so die Here se seën in sy teenwoordigheid. Here, dankie vir u goedheid en die guns, dankie dat ons u naam kan ken, en dankie Here dat u ook vir ons in hierdie oomblikke, Here, genade gee om dieper in die woord te delf en ook te leer, Here, rondom hierdie 6 beginsels wat u in Christendom vir ons nagelaat het. En Here, dis 6 eenvoudige dinge wat u vir ons gee, en ons moet onsself daarin skool, en ons moet weet waaroor dit gaan, Here, want dit is die draaipunt van ons lewens. En ek wil bid, Here, dat u ons krag en sterkte sal gee vanaand om te luister, en open ons hart en ons ore, Here, ons ore om te hoor, ons hart om te verstaan. En gee vir ons genade dat hierdie saad wat gesaai word, Here, op vrugbare grond sal val, tot eer en verheerliking van die groot en goeie naam. En ons eer u daarvoor, Vader. Amen. Alright, julle, baie welkom almal van julle. Ek gaan na bladsy 7 begin. En dit is so dat ek het in 'n kerk groot geword, waar die konsep van bekering eintlik nooit gepredik was nie. Ek weet nie of hulle predik het oor die algemeen, maar daar's nooit 'n uitdaging wat tot jou individueel gerig word om jou eintlik te bekeer van jou verkeerde weë nie. En ek dink Suid-Afrika is baie blootgestel aan daai tipe van lering, omdat baie van ons kom vanuit hierdie gereformeerde agtergrond uit. En ek het nou die aand, terwyl ek in die hospitaal was, het ek met daai een dominee gepraat, wat oorkant my gelê het, en dit was baie duidelik dat die pastoor langs my en die predikant oor my, daar was 'n groot verskil in die geestelike aspek tussen die twee. Albei is wonderlike ooms gewees, die een is 88 en die ander een is 77, en wonderlike geaardhede en dinamiese persone en hoogs geleerd, en veral die predikant was baie hoogs geleerd. En iewers in ons gesprek het ons gepraat oor sekere teologiese goed, waarvan hierdie een van dit is wat ons oor gesels het, en dan die feit dat die Heilige Gees werking in baie kerke nie eintlik erken word nie, omdat daar 'n siening is dat die Heilige Gees eenmal uitgestort is en daarna nooit weer nie, en almal het die Heilige Gees, as jy tot bekering kom, dan kry jy die Heilige Gees, en dit is so, maar ons kan nie die krag van die Heilige Gees gaan minag nie, en dit is hoekom een van die 6 pilare wat die skrywer van Hebreërs vir ons gee, is juist die handoplegging, en ons gaan daarby stil staan, want daar's 'n dinamiese krag daarin, wat ek dink ons eintlik baie keer uit die hoof sien, en veral vir ons in jou eie lewe self, want ek dink nie ons,
miskien in die predikante, weet in ons ouens se lewe, wat ons is blootgestel aan dit, wonder 'n ou baie keer rondom, kan ek vir 'n ou bid dat die Here hom doop met die Heilige Gees, dan ons doen dit, want ons is ons verantwoordelikheid om dit te doen, maar baie gemeentelede staan terug, en hulle besef eintlik nie, hoorie, dat jy kan vir iemand bid vir die invulling van die Heilige Gees. Dis nie ek en jy wat dit gee nie, God gee dit, maar ons kan, en dis hoekom die skrywer van Hebreërs dit letterlik die handoplegging noem. Ons gaan by die derde geleentheid, ons hanteer nou bekering, ons gaan dit klaarmaak vanaand, en dan gaan ons oor na die volgende aspek toe, die volgende pilaar toe, en dis letterlik die doop, en julle, daar's wonderlike dinge daar, wat ek vir julle gaan wys. Ek het baie tyd toe ek daai lesing geskryf het, eintlik uit 'n vars invalshoek uit gaan kyk, en dinge wat ek gesien het, mense sien dit raak as jy dit lees, maar mense slaan nie eintlik ag daarop nie. So ons gaan 'n bietjie na daai goedjies kyk wat julle gaan help, en dan gaan ek vir julle sommer eendag sê, hoorie, bring jou Bybel saam, en dan gaan ons 'n praktiese demonstrasie doen van hoe deel ek met iemand oor die doop. Jy weet, hoe praat ek met iemand daaroor, en dit is, ek het dit al baie in my lewe gedoen, want dit is so eenvoudig, en as jy aan die einde van dit kom, en al wat ek doen is ek blaai net vorentoe. En dit maak dit vir die ouens makliker, want anders as jy nou moet heen en weer, dan moet jy nogal kop hou. Maar daai ding begin ek letterlik heel voor, en ons gaan van voor af reguit agter toe deur, en as jy agterkom, dan het jy 'n goeie insig van dit. Ons sal dit doen net as 'n prakties om julle te help om met iemand dit te deel, en ek hoop julle gaan dit so vind. Maar ons is vandag by bekering, en ons het laasweek daaroor gepraat, en ons hier bladsy 7 sal jy sien dat in baie kerke word hierdie beginsel verontagsaam, omdat daar slegs gepreek word dat 'n persoon maar net kan glo om gered te word, julle. En ek het dit so baie in my lewe gesien waar daar uitnodigings gemaak word. Mense stap uit op 'n preek, op 'n uitnodiging, en dan bid hulle vir daai mense, en dan het hulle hierdie sondaarsgebed wat hulle bid, en ek is heeltemal vir dit, ek is glad nie teen dit nie, maar daar's 'n bietjie 'n dieper diepte as net daai gebeurtenis daar. Jy moet besef en jy moet bely dat jy die Here nodig het. Maar dan sal die ouens sommer daar en dan sê, okay, nee, jy het nou bely, nou is jy wedergebore. Julle, dis so bietjie meer as net dit, verstaan jy? Nou, ou moet daai goed half ken, en jy moet so bietjie meer weet van dit af. Daai is 'n betrekpunt. Onthou, daar's 'n skrif wat sê, die Here het ons uitgelei om ons in te lei. Nou, as jy nou mooi net daar, dis 'n baie kwaai skrif daai. As jy in die oggende opstaan, ek dink hy staan in Deuteronomium, ek dink dit is die 6de hoofstuk, maar ek is nie seker, maar staan in Deuteronomium. Hy sê, God het jou uitgelei om jou in te lei. Nou, as jy nou net dink in die oggend, word jy nou wakker, en jou oogies is nou lekker moeg geslaap, en jy is op en wakker na daai 8 ure of 6 ure of 7 ure se slaap, en is lekker koud buitekant, en jy spring uit die bed uit, want jy sien nou kans vir hierdie dag, en jy is nou baie lus om te gaan werk, dan voordat jy daar by daai badkamer kom, het jy letterlik klaar uitgegaan en jy het ingegaan. Hoor jy wat ek sê? Jy het uit jou kamer uitgegaan, en jy het in die badkamer ingegaan. Nou moet jy van die badkamer af kombuis toe gaan, want jy wil daar nou die ketel aansit, want jy moet daar mos nou eers 'n bietjie koffie drink, dat jy kan ordentlik wakker word. So, jy gaan uit die badkamer uit, en jy gaan in die kombuis in. So, ons noem dit entering and leaving. Almal van ons is heeldag besig om te enter en te leave. Jy's vanuit een posisie uit in jou geestelike lewe in 'n ander posisie in. Jy's van een plek in jou lewe besig om oor te beweeg na 'n ander plek in jou lewe. En so werk dit in ons geestelike lewe ook. Jy beweeg uit van een geestelike ruimte binne in 'n ander geestelike ruimte, en God skuif ons dikwels binne in daardie ruimtes in. So, jy moet verstaan dat baie keer gebeur goed in jou lewe wat nie vir jou lekker sin maak nie, en jy weet nie hoekom goed gebeur nie. Dan moet jy maar weet, die Here is besig om jou iewerster te lei. Ek het vanmôre vir iemand gesê, jy moet mooi verstaan, daar's 'n skrif wat sê, hy sê die regverdige beplan sy weë, maar God rig sy voetstappe. So met ander woorde, jy kan jou weë beplan, maar as jy uit lynheid is met die Here, hy gaan jou vat waar sy beplanning vir jou lewe is, om jou daar uit te kry, want hoe gaan jy uitkom? En dit is wat belangrik is, en daarom sien ons Moses daar binne in die woestyn vir 40 dae, wat Moses vasgehaak het, nadat hy gevlug het, omdat hy hierdie absolute indringende ervaring in sy hart gehad het, dat hy hierdie volk, hierdie klomp Israeliete, weet, wat so verdruk word, iets aan dit moet doen, maar hy weet nie wat om te doen, en hy weet ook nie hoe om dit te doen nie, en hy sit in die huis van Farao, so daar's 'n praktiese probleem rondom dit.
En dan sien ons hoe dat die Here hom van daar af rig, omdat hy hierdie absolute passie in sy binneste gehad het, om op 'n plek te kom, waar hy net eenvoudig eintlik nie 'n uitkoms het nie. Waar hy moet erken, wie is die Here? Net soos Paulus. So ons almal is op daai vlak, en almal van ons moet verstaan, dat bekering is 'n plek van waaruit jy beweeg, van waar jy was, in 'n nuwe ruimte in waar God jou nou wil hê. Nou moet jy mooi daarna kyk. Bekering het 'n vertrekpunt waar jy uit die duisternis uitkom en Christus aanneem en dan uit daai duister koninkryk uitstap binne in die lig van sy koninkryk in. Dis jou aanvanklike bekering. Maar nou het ek en jy elke dag hierdie swakheid in ons vlees oor allerhande verskillende dinge, en nou kom 1 Johannes 1 vers 9 in plek wat sê, as jy jou sonde bely, ek is getrou en regverdig om jou die sonde te vergewe. Watter sonde? Die wat jy bely. So kan jy sien, bekering is 'n eenmalige gebeurtenis met 'n ewigdurende verantwoordelikheid. So jy moet bekeer en elke dag bekeer. Hoekom? Want ons wil onder in God se bestemming bly, ons wil onder God se hand bly, en elke dag, aan die einde van die dag, dan behoort ek ons nou te dink, hoorie, ek het daar droog gemaak, ek het nie baie mooi met daai ou gepraat nie, ek het nie mooi met my man gewerk hier nie, ja, ek het 3 keer nie mooi gewerk met my vrou nie, dat ek met die mans nou 'n bietjie groter kulprit maak, en dan bely 'n ou nou maar hierdie goed, of ek was lelik met my kinders, of ek het die hond geskop, of wat ook al, en die hond, ek is kwaad vir my vrou, toe skop ek die hond, julle ken ons nou daai tendens, so ons het heeldag nodig om te bely. En ek het in my lewe geleer, as jy iets droog gemaak het, bely dit sommer dadelik. So ek ry my kar en ek dink partykeer bely ek meer as wat ek iets anders doen. Okay, want in Suid-Afrika moet jy nogal kan bely hoor. Want jy word blootgestel aan 'n klomp dinge wat 'n ou se gees kan omkry. So bekering gaan oor belydenis. Met ander woorde, jy moet konstant bely. En baie kerke glo nie daaraan nie, want as ek in 'n Christelike huis groot geword het en ek is gedoop as 'n baba, dan het ek binne in hierdie volk ingekom wat die Here dien, en is ek eintlik onder die vleuels van die Here. Nou in Israel was dit tot 'n groot mate so, waar die Here met 'n volk gewerk het en daar 'n besnydenis was van elke seun op die 8ste dag, en dit het hulle 'n deel van Israel gemaak om die verbond wat God met hulle het te bevestig. So met ander woorde, dit is hoekom jy sal sien dat die oortuiging vanuit daai geleedere rondom die doop het 'n ander invalshoek. Hulle kom vanuit die verbondskant uit. Ons kom vanuit die bekeringskant uit. Want elke mens, en hoekom ek dit vir julle gee, want hoor wat sê die volgende skrif op bladsy 7. En dis daar in Handelinge 17 vers 30. En Paulus verklaar dat dit God self is wat aan alle mense sê dat hulle moet bekeer. Hoor wat sê hy hier in Handelinge 17. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou. Wat beteken nou? Dis wat se tydsgeleef is dit? Dis hedendaagse tyd, en dis nou. En verkondig nou aan al die mense wat? Oral. Julle, as ek hierdie goed so lees, dan dink ek, kyk hoe kragtig is die Bybel. Hulle kan in een sinnetjie sê wat ek sukkel om in 'n 3 kwartier te sê. Hier sê hy letterlik dat God het gekom en die tye van die onkunde oorgesien en verkondig nou, elkeen wat dit hoor, moet dit verstaan, jy moet dit doen, verkondig nou aan alle mense, elkeen is ingesluit, niemand is uitgesluit nie, oral. Wat beteken oral? Maak nie saak of jy in China sit, of jy in Suid-Afrika is, of jy in die ooste van Pretoria bly, en of jy nou in die noorde van Pretoria bly, of in waar jy ook al bly nie, elke een van ons het 'n verantwoordelikheid nou om wat te doen. Hy sê dit hier. En verkondig aan almal oral dat hulle wat is die volgende woord? Nou, wat beteken moet? Dis nie kan nie. Dis nie as jy wil nie. Dit is 'n bevel. Met ander woorde, bekering in die Nuwe Testament, en hier soos in Handelinge 17 julle, en dis al redelik ver gevorder van die begin van die ontstaan van die kerk af. Want Handelinge 10, waar Petrus vir Kornelius bid,
sê die geleerde ouens, as hulle na die tydlyne gaan kyk, dan sê hulle, dis tussen 8 en 10 jaar wat al reeds geloop het. So, Handelinge 17 is al redelik verder as Handelinge 10 wat klaar 8 of 10 jaar is. So, kom ons sê 15 jaar of hoe ver dit ook al is, na die uitstorting van die Heilige Gees, nadat die kerk sy ontstaan gehad het, kom Paulus en hy sê, dit is nou nog nodig dat almal van julle oral in hierdie wêreld, hulle moet bekeer, want God het dit gesê. Want hy sê, en God verkondig dit aan alle mense. So met ander woorde, dis nie 'n menslike instelling nie. Dis die Here se plan, dis die Here se wil dat ons moet bekeer. En julle dink 'n bietjie aan Israel. En jy hulle kan droog gemaak het. As jy net die Ou Testament lees, jy raak eintlik so omgekrap oor al die dinge wat hulle doen. Maar ek sien nou vir julle, die kerk is nie veel minder as Israel nie, julle. Ons sien hierdie goed binne die geleedere van die Christendom. En want jy kan baie keer kan jou mond oophang as ek net hoor wat mense doen. Dan is dit mense wat die Here ken, dis mense wat die Here dien, maar dan wonder 'n ou, weet waar val hierdie mense uit? Weet hoe kry hulle dit reg om so aan te jag? Okay? So maar dis ons vlees, dis die swakheid van hierdie body. Dit is wat maak dat ons nie vorder nie. Dit is hoekom ons baie keer sukkel om vorentoe te gaan. Nou sê die skrif dat die Here sê almal van ons moet ons bekeer omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. So, wat is die purpose van jou bekering? Van almal oral. Jesus gaan kom. En as jy steeds in jou sonde bly vashou, as jy steeds in jou sonde bly leef, en julle, ons sien baie keer, ons wil sonde in ander mense se lewens uitwys. Ons kan baie maklik verkeerde dinge in ander mense se lewe sien. Maar ek wil vir jou sê, ons almal het 'n blind spot. Ek ry in my kar en baie keer as ek bane verwissel, dan as ek oorgaan, sien ek hoe die kar hier langs my, dan dink ek, waar kom hy vandaan? Ek het hom nie gesien nie. Hy was altyd daar, ek het hom net nie gesien nie. En dis hoe ons lewens baie keer lyk. Ons sit met hierdie blind spots in ons lewe, en ander mense sien hierdie kar langs jou, almal om jou sien dit, maar daar's nie 'n manier dat jy dit self agterkom. Hoekom nie? Want jy stubborn. Ek praat nie julle, ek. Okay, ons is hardnekkig. En gaan kyk na Israel. Julle, Jeremia preek, as ek dit reg kan onthou, 13 jaar lank preek Jeremia dat God Israel gaan verwoes. Dat hy Jerusalem gaan verwoes, dat hy die tempel gaan verwoes. 13 jaar lank preek hy dit. As geen reaksie nie. Hulle move nie, hulle beweeg nie. Totdat die Babyloniese koning inkom en die land beleer, die stad beleer en hy plek oorvat en die tempel verbrand. En hulle wegvoer in ballingskap. As hulle bekeer het, sal dit nooit gebeur het nie. Hoekom? Want ons is in hierdie groef van sonde. En kom ek gaan dit so stel. Weet julle wat was my grootste blokkade om tot bekering te kom? En julle sal nou lag. Ek het geweet dat ek weet dat ek weet. Die dag as ek regtig vir die Here sê, ek neem jou aan, dan is daar dinge in my lewe wat ek moet aflê. Want ek was die blaps van Babsfontein. Jy weet so, en dit sê nou letterlik, ek weet nie of julle Babsfontein daai jare geken het nie, dit was nou die uithangplek waar almal gaan dans het en sakkie. Nou ek wil nou nie in daai goed praat nie, dis nie waar ek vanaand hier is nie. Maar in my lewe het ek geweet, as goed ek moet aflê. En omdat hierdie goed in ons vlees vasgevang word, is dit moeilik om vir die duiwel te sê nee, wanneer hy die goed in ons. Onthou, sonde lê in jou vlees. Jy bedink dit eers, sê die Bybel. En as jy gedagte daaraan gee, dan begin jy dit uitvoer en dan baar dit sonde. Solank as jy nog daaraan dink, is jy nog redelik okay, maar moenie daaraan dink nie. Want hoekom die duiwel kom en al wat hy doen is hy gooi net hierdie ding in jou, hy sit nie die stok in jou speek, hy bring net hierdie stuk struikelblok voor jou, en ek sê vir my, dis 'n familiar spirit. Dis 'n gees wat jou swakhede ken, wat jou tormenteer op sekere dinge wat jy doen. As jy nou 'n kwaai ou of 'n kwaai vroutjie of 'n kwaai meisietjie is, daar by die werk, en kyk jy het hier meer wat skrik vir niks. Ek waarborg jou, jy gaan iewers deur daardie week, meer as een keer, 'n konfrontasie kry wat jy meer gaan verloor. En dan maandag staan jy op en sê, daar's nie 'n manier nie, hierdie week gaan ek hier oorwinning kry. Ag, want dit is nie 'n uur later nie.
Dan kom Tansanie, en sy sê vir jou iets leliks of sy sê vir jou iets en jy dink sy sê vir jou lelik, dan sê dit eintlik nooit so bedoel nie, maar sê so 'n bietjie krasserig en dan wat op jou perd en dan gat jy. Okay? Of die baas kom en hy sê net vir jou, ouens met selfbeeldprobleme, ons sien dit baie keer. 'n Woord trigger hulle. Mense, ek wil vir jou sê, ons moet op 'n plek in ons lewe kom dat ek so heel is omdat God my heel gemaak het dat niks en niemand in hierdie wêreld my kan seermaak nie. Dis waar ek moet kom. Ek moet heel wees, ek moet heel kom. Want God het my dan heel kom maak, hy het my nuut kom maak. So die ou dinge het verby gegaan, kyk, ek maak alles nie. So die Here sê, 'n man wat hy aangestel het, sal kom, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode uit op te wek. So, God sê vir ons moet almal, alle mense moet hulle oral bekeer. Hoekom? Want die wederkoms van Jesus gaan kom, waar die oordeel gaan kom. En diegene wat hulle nie gesteer het aan bekering nie, diegene wat hulle nie gesteer het aan heiligmaking nie, gaan dit nie sien nie. En julle, ek het nou so 'n paar weke terug gepreek en daar's 'n stuk diepte binne daai een vers wat ek daar gelees het, dat ek nie weet eers of die gemeente dit agtergekom het nie. Dat heiligmaking is 'n vrug van geregtigheid. Jy kan nie in geregtigheid leef sonder om heiligmaking na te streef nie. Hy sê dit in die boek van Kolossense. So, omdat jy in geregtigheid inbeweeg het deur die bloed van die lam, letterlik is heiligmaking 'n ding waarna jy moet streef. Dit is hoekom hy 'n plek sê, ek dink is in die boek van Hebreërs wat hy sê, jaag die heiligmaking na. Nou wat beteken jaag die heiligmaking na? Soek dit met alles in jou hart. Jaag die heiligmaking na, waar sonder niemand die Here sal sien nie. So kan jy sien, heiligmaking is nie opsioneel nie. Heiligmaking is die vrug van geregtigheid. Ek moet, nadat ek geregverdig is deur geloof in Christus Jesus, moet ek begin lyk soos Jesus lyk. Ek moet begin leef soos Jesus leef. En hoe het hy gelyk? Hy was in alle opsigte heilig. Nou die dag, ek weet nie of ek het laasweek vir julle gesê het, hy sê, Rega het vir my, hy was by 'n konferensie gewees waar Dr. Harold Weitz bedien het. Nou, hy is al diep in sy 80, ek dink hy is 83. Nou, daai oom julle is 'n bidder, ons ken sy getuienis, hy is 'n ou wat kwaai kan bid. Hy sê, en toe daai man in daai vertrek inloop. Nie in die kerksaal nie, hulle was almal in een of ander saal wat hulle nou ontvang het, die klomp predikers by mekaar, hy sê, toe hy in daai vertrek inloop, toe al daai lawwe praatjies by daai vertrek op. Hy sê, jy hoor dit, hoekom? Hy het nie gevra, bly stil nie, maar die oomblik toe hy instap, toe erken elke ou daar die autoriteit. En is dit nie wat met Jesus gebeur het nie? Yes. Hy beweeg in hy sinagoge in, hierdie duiwel sien hom. Hy sê nie vir die duiwel, hoorie, so waar is julle, soek hulle hier tussen die ouens nie, gaan kyk agter hulle ore en gaan soek hulle oralster en wat is hulle probleme nie. Hy vra al nie uit wat jy hierdie week gedoen nie. Daai duiwel manifesteer ons om homself. Wat het ons met u te doen? Het hy gekom om ons te pynig voor die tyd? En julle, dit, wat veroorsaak dit? Dit is sy heerlikheid, dit is sy heiligheid. Dit is op hulle, dit is iets in hulle, dit was in hom. En dit is waarby ek en jy moet uitkom. Daai gesag van God moet so radikaal werk. Ek onthou 1 jaar getuig, so John, ons praat so oor hierdie goed en hy sê vir my, nou hy is nou 'n ou man, ek dink hy's 25, hy is so skoonpa, waar is dit, Colin, 85. Jy weet nou, daai ou man, as jy nou wil leer bid, vra hom saam met jou te bid. Jy moet weet, jy gaan nie binne 4 ure daar wegkom nie, maar hy kan bid. En hy vertel my hoe dat hy teen 'n roltrap opgaan. En aan die ander kant van die roltrap kom maar 'n meisie af. En toe sy letterlik so 2 meter voor hom is, toe begin die demone in hy kind net manifesteer. En sy roep uit, ek weet jy's 'n predikant, ek kan dit sien. En al wat hy moet doen is, hy bestraf dit. Nou hoe daai kind dit geweet? Die Gees het dit onderskei. Maar dit gaan oor God se heerlikheid in jou, sy heiligheid in jou. En dit is waar ek en jy moet uitkom. So bekering is die vertrekpunt van dit. En ons moet dit weet. In Hebreërs 6 vers 1 sê hy die volgende. Nee, ekskuus tog, ek wil aangaan by C, né? Besef, besluit en draai terug. So, God kom en hy verkondig aan almal dat hulle moet bekeer. So, ons is nou by bladsy 9, waar ons gaan begin, wat ons laasweek opgehou het. So, wat is bekering? Jy moet besef, jy moet besluit,
en jy moet terugdraai na God. So, dit gebeur hier. Julle, waar het die sondeval begin? In die siege, in jou brein, in jou sielsdimensie. Waar moet die sondeval gekanseleer word? Waar het begin het? In jou brein. Ok. So, kom ons kyk aan. Wat kies jy, die seën of die vloek? So met ander woorde, hoor nou mooi wat staan hier. Deur al die eeue heen vind ons die geneigtheid van die mens om hulle rug op God te draai. Julle mense wil nie God dien nie. Hulle stel nie belang nie. Iemand sê vir my in hierdie week dat weet 'n persoon het met haar gepraat oor sekere dinge wat sy eintlik vir die persoon beteken en onmiddellik toe gaan sy terug in hierdie gesprek en sy sê jy moet verstaan is eintlik nie ek nie, is eintlik die Here in my. En onmiddellik toe raak die gesprek klaar. Hoekom? Want die mense wil niks van God weet nie. Hulle is nie lus vir die Here nie. Okay? En ons moet dit verstaan. Jy gaan met mense deel wat geslote is, hulle is nie oop vir die Here nie. Hulle wil eintlik niks met die Here te doen nie. So oor al die eeue in die hele Ou Testament sien jy hoe dat die Here pleit by die mense. Julle dink aan Farao. Hy sien daai 9 erge plaag. En dan ondervind hy daai 10de plaag wat alles wat eersgebore is in daai land sterwe. En dan sê hy vir daai volk trek, maak dat julle wegkom. Maar wat doen hy toe hulle almal weg is? Hy verhard sy hart. En hy trek agterna. Want nou gaan hy hulle terughaal. So kan jy sien die geneigtheid by die mens is om weg te draai van God af. Hy wil nie met die Here iets te doen hê nie. Jy kan ons nou staan as jy so daar staan 'n klop ouens met mekaar en met hulle praat en die oomblik as jy geestelik begin praat, dan sien jy hoe verfyd hulle. Foeps, weg, kan. Dan bly jy op jou en alleen oor. Dit is hoe dit is. Wil nie bekommerd wees daaroor nie. Hulle gaan jou reject, hulle gaan jou verwerp, maar dit is ook alright. Hulle het al die ouens in die Bybel eintlik verwerp. Maar doen wat jy moet doen en praat met hulle daaroor. So hoor dit sê in Romeine 5 vers 12. En hier kom Paulus en hy verduidelik dat die sonde deur Adam in die wêreld ingekom het. En hier is 'n beginsel wat jy moet verstaan. Hy sê die sonde het in die wêreld ingekom, dat die sonde tot alle mense deur gedring het. So met ander woorde, wat beteken dit? Die sonde wat Adam en Eva teenoor God gedoen het geslagtelik deurgekom deur hulle kinders en het in die mens begin indring. Dis hoekom God nie hierdie verlosserkind uit 'n man kon laat gebore word nie. Verstaan jy? Hy kon nie. Want die korruptheid lê binne in ons gene eintlik. As jy nou mooi daaraan gedink, binne in jou DNA. Nou kom hy en hy maak jou nuut. Dis eendag 'n swart het vir my 'n wonderlike ding gesê en ek het nooit mense dink nie daaraan nie, was 'n regtig swart bekeerling en hy kom en hy sê ja, hierdie storie laat ons eintlik hierdie rasseverskille tussen mekaar het en hy praat nou oor Suid-Afrika en eintlik oor die wêreld dat hierdie oorloë en hierdie goed tussen verskillende nasies. Hy sê maar weet jy wat? Hy sê ons kinders van die Here, ons het eintlik dieselfde DNA, ons is dieselfde pa. Want jy het ons weergebore. En ek dink by myself, Here, hy's eintlik reg. Want die Bybel sê almal wat Christus aangeneem het nuut geword. Die ou dinge het verbygegaan, kyk ek maak alles nuut. Sê hy nie ek en jy is uit God gebore nie. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Nou my kinders het almal ons DNA. OK? Nou as ons almal kinders van God is, dan beteken dit daar is nie 'n verskil in velkleur nie. Julle ek het vanmôre gesê verlede week tot klaar met die diens toe kom 'n swart vrou na my toe en sy sê hoorie, ek wil graag vir jou bid. Nou ek is sensitief as ouens my baie moet vir my bid. Ek wil hom net seker maak hierdie ou en die Bybel sê wees stadig om jou hand op iemand te lê. Ja. Wees stadig om dit te doen. Nou gee ek nie om, dit maak nie saak wie dit is nie. Nou die dag was daar ook iemand anders. Nou ek weet hierdie ou het nog al 'n fris drankprobleem, toe laat weet hy my nee, ek wil asseblief vir jou in die bestuursraad kom bid. Ja, daar's nie 'n manier nie. Okay, nou is 'n blanke ou. Ek het hom tot vandag toe nie gesê kom bid vir my, want daar's nie 'n manier nie. En nou sê ek nie die Here kan hom nie gebruik nie, maar ek wil hom seker redelik wees, hoor hierdie perd gaan nou nie dit wat hy bid met sy gemors na my toe bring nie, verstaan jy? Nie dat dit 'n impak op my gaan hê nie, maar wees sensitief.
En die vroukie kom by my en sy begin vir my bid, en sy bid so in lyn met wat die Here besig is om te doen. En sy sê, hoorie, so maar voor die loop, net iets wys, en sy maak 'n ou dagboek oop, en sy haar hele dagboek is volgeskryf, omtrent op elke dag. So jy kan sien, hierdie vrou loop 'n pad met die Here. En sy sê, die Here het my verlede week, of in hierdie week dit gesê, jy moet dit doen. En dit wat jy nou gepreek het, is presies wat hier staan. En ek kyk op tog, Here, die Here het met haar gedeel. Hy's besig met haar te praat oor dit wat hier moet gebeur, en sy was môre weer daar. En toe nog ek hoor, dit is kwaai, dat dieselfde gees wat in my is ook in haar. En dit is hoekom jy kan met enige ou in die wêreld praat. As hy God het, dan is daar 'n koneksie. Jy voel dit dadelik. Julle, ek was in Singapore gewees, wat ons die hele selfkerk konsep gaan ondersoek het. Ons was so klomp ouens in Suid-Afrika wat so toe gegaan het in 2019, ek weet nie, 596 daarom. En ons het by 'n klomp Chinese aan huis gebly. Wat 'n diep kinders van die Here. Hulle gaan uit hulle pad uit om elke besoeker wat daar was na die beste van hulle vermoë te doen. Hulle het so 'n ronde tafel, dan sit daar so 8, 9, 10 ouens om daai tafel, dan hulle een van daai skeye wat so in die middel is. Nou weet, in Singapore is mos nou nie 'n groot eiland nie, ek dink dit is so groot soos die Vrystaat, as ek dit reg kan onthou. Nou letterlik, hulle pak daai skei binnekant, nou hulle eet goed soos prons, nou julle wat nou lief is vir prons, dit is hulle, en dan ook hierdie rou bolletjies vis. Ek eet die prons, daai rou, ek maak op 'n guiding af, ek vat eintlik 'n prons, want daai ou bietjie half gewoond raak aan daai ding. Dan maak hulle daai hele ronde skei letterlik so opgestapel, met jy kan so eet soveel soos jy wil. Gas vir die mense, die liefde van die Here is in hulle, en hulle bid. En dit het by die meeste van daai mense opgeval. Ek onthou een oggend het ons 'n diens, hulle het 'n auditorium wat letterlik die pitch loop so. Dit was eintlik 'n ou cinema wat hulle uitgekoop het, want jy kan nie grond daar koop vir 'n kerk nie, want dit is 'n boeddhistiese land. En hulle het hierdie cinema uitgekoop, wat eintlik bankrot gespeel het in 'n omgewing waar dit al swakkel begin afgaan het, en hulle het hierdie kerk daar gestig, en daar's 1000 mense in die auditorium. En ek hoor net hoe die mense in tale oorgaan, maar hulle praat saggies, dis nie hierdie uitbulder, elke ou praat terwyl die worship aan die gang is. En dan sien jy hoe manifesteer die duiwels binne in daai gehoor, net so van self. En dan van die ushers hulle uit, en hulle bid vir daai mense, en maak hulle vry. Maar een so geleentheid staan ons daar, en hulle beweeg net so in die gees, en die sagtheid van die Here is net daar, jy voel die liefde van die Here. En toe ek opkyk, toe is almal weg. Ek staan, en toe ek my oë oopmaak, toe sien ek niemand. Tog Here, die wederkoms het plaasgevind, wat gaan nou hier aan? Ek agtergebly. Want al die Chinese wat nou hier voor my was, is gone. Ek sien nie een nie. En ek hoor net, daai selfde geluid het ek nou nog gehoor het, maar baie sagter hier tussen die banke, en ek kyk net so hier, ek het so half agterlangs gesit. En ek sien hier's kyk, hy Chinese is beskort. Hier tussen die banke, en daar lê hulle, onder daai banke in. En al wat hulle doen is, hulle aanbid God. En ek besef, dis waar Suid-Afrika 'n groot probleem het. Ons ken nie daai tipe intensiteit. Ons is mos te Afrikaans, ons is mos te grand. Weet nie, dit het bietjie, ek mis dalk een kom dalk van die Engelse af, ek weet nie, want dit is altyd grand. Wat is dit? Trots is dit. Ons is te trots om, hier lê daai klomp. Nou julle, ek het saam met 2 ouens so toe gegaan, die ene ou was 6'4" of 6'2", en die ander ou was 140 kg. Seker nog swaarder as dit, hy was groot. Waar daai Chinese 3 op 'n bank sit hy 1 op 'n bank. Ons dan nie plek vir die ander Chinese nie. Die ander ou so, as hulle ons sien, hulle vergapel aan hierdie mense. Hulle kan nie glo dat jy so groot ou kry nie. Dit was vir hulle verbasing. Maar julle, dit het my opgeval. Daai mense wat gered is, die geestelikheid by hulle. En weet jy, die mense kry dit baie keer onder die swart mense. Daar's 'n diepte van hulle rondom gebed. Hulle kan bid. Ons sukkel om te bid. Ek wil daai gemeente nou Sondagoggend sê, hoorie, kom ons bid hardop. Wie bid hardop? Net ek. En miskien 2, 3 ander ouens. Hoekom? Want asseblief tog my vrou moet net nie hoor bid ek nie. Julle gebed is net 'n gesprek met die Here. Here, baie dankie dat U lewe. Dankie dat U my gered het. Dankie dat U vandag hier is. Ek loof en ek prys U groot naam, Here. Daar's niemand soos U nie. Julle, U is wonderlik. Die woord verklaar, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, Hy sal my nooit verlaat nie. Dis eenvoudig. Ons staan nie daar en jy roep net die woord van die Here op en jy bid net in
Vergeet hierdie storie van wat gaan my vrou of my man of my kinders nou dink, man. Ek het baie keer op die berg gebid, daar by die kerk in Amandasig. En eendag stap ek in Pick n Pay en daar onder by die sentrum, en iemand keer my voor in die pad, ook 'n swart vrou, 'n paar swart vrouens staan daar waar daar werk, sy roep en sê, hallo pastoor, hoe gaan dit met jou? En ek sê, hallo, hoe gaan dit met jou? Baie goed, dankie. Sy sê, waarvanaf ken jy my? Sy sê, nee, jy gaan my nie ken nie, maar ek bly daar in Bo en Amandasig, daar waar jou kerk is. Sy sê, ek hoor jou baie keer daar op die berg bid. Toe nog, Here, dan moet ek op 'n keer begin sagter bid. Want dan is daar niemand by my nie, dan bid ek. En julle het baie daar gebid. So met ander woorde, maar ons, wanneer dit kom tussen mense, dan is ons bang, want ons is so gereserveerd, dat dit is hoekom ons sukkel met mense te deel oor Christus. Maar hier kom Paulus in die skrywer, en hy sê vir ons hier in Romeine 12, dat Adam kom in die wêreld, en hy bring sonde in die wêreld in, en dit kom deur tot elke mens. Hierdie, hoor my mooi, hierdie sondeprobleem, met ander woorde, die mense het 'n sondeprobleem, het so 'n impak op die wêreld gehad, dat God in Genesis 6 vers 6 sê, dat hy berou gehad het, dat die mens op die aarde gemaak het. Nou julle, ek meen, God is lankmoedig. Dink net 'n bietjie oor jou eie lewe, hoe lankmoedig is die Here nie met jou nie. Dat hy op 'n plek in die Bybel kom en sê, ek het berou, dat ek hierdie mense gemaak het. Daai mense het absoluut geleef soos hulle geleef het. Julle moet onthou, daar was nie 'n wet wat hulle gerig het nie. Daar was sekere goed wat oorgedra was, want waar het Abel dit vandaan gekry om 'n offer te bring? Waar het dit gesien? Verstaan jy? God het dit gemodelleer daar by Adam en Eva toe hulle gesondig het hy diere se vel gevat, maar wat het hy met die bloed in die goed gedoen? Hy het bloed vergiet om sonde vir daai mense se sonde vergifnis te doen. Dis wat hy gedoen het. So van die begin was daar sekere goed oorgedra. En dit is hoekom selfs die huwelik in die begin was man en vrou. Maar Lamech was die eerste perd wat meer as een vrou gevat het, poligamie. Die Bybel sê dit. En dan noem hulle nog die name Silla en Ada, en ek weet nie wat as 2 brief van hulle, hy het meer as een vrou gehad. So, maar voor die sondvloed, sê die Bybel, en die man sê, elke vrou wat hy wou gehad het, die het hy gevat. En ek glo nie dat met hulle getrou nie, dit gaan eintlik oor immorele omstandighede, en God kyk na hierdie wêreld, en hy sê, ek het berou, dat ek hierdie mens gemaak het, want die versinsels in sy hart is altyd sondig. So al wat hy kan bedink is geweld, is misdaad, is immorele gedagtes, en die Here kom en sê, hoor jy, dit kan nie so aangaan nie. Dit moet stop. Maar ek het een man, en sy naam is Noag, wat God gesoek het. Nou julle in 'n hele wêreld, wat amper 1000 jaar oud was, kry die Here een ou. Een mens. Sy vrou kan bly wees, sy was met hom getroud. Ja. En sy kinders kan baie bly wees, hy was hulle pa. Want ons weet nie, was hulle ook daar nie, ek neem aan, ek hoop so. Maar die Here red daai hele gesin as gevolg van Noag se geloof. So hier sien 'n mens dat hierdie sonde deur die mense, weet jy, die mense besoedel, en die Here sê, ek is jammer dat ek hulle gemaak het. En dan in 17:30 staan, God het die tye van onkunde oorgesien, maar dat hy nou aan al die mense oral verkondig, en ons het daai skrif nou net hanteer, dat hulle moet bekeer. Jesus bevestig hierdie beginsel in Lukas 13. Julle, dit is nie net 'n ding wat een keer geskrywe staan nie. Hier kom Jesus in Lukas 1:13 vers 1 tot 3, en in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat hom berig gebring het van die Galileërs, wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. So kan jy sien, berig gebring het, daar kom 'n koerantberig uit, mense kom by Jesus uit en sê, jy het nou 'n verskriklike ding gebeur. Pilatus het die bloed van mense gevat, en dit met die offers wat in die tempel aangebring word, het hy daai bloed gemeng. Nou julle, hoe saam wil 'n ou wees om dit te doen? Kan jy sien, hoe ver van God af wil jy wees om dit te kan doen? So, hy het geen agting vir die wette van God nie, hy het geen ag vir die wette van die Jode nie, want hy was Pilatus was 'n Romein, en hierdie mense is ontsettend ontsteld oor dit.
Hy sê het hom berig gebring, wie Pilatus die bloed met die offers gemeng. En Jesus antwoord en sê vir hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs? Nou julle, ons het ons baie keer ook hierdie redenasie. Jesus, kyk wat met daai ou gebeur. Hy moet seker 'n fris sondaar wees. Hy moet seker 'n groot sondaar wees. Kyk wat gebeur daar. Jy kan nie so redeneer nie. Ons mag dit nie sê nie. Ons moet verstaan vanmôre wat sê hierdie skrif. Jesus hoor hierdie dinge. En hierdie ouens is ontstel daaroor. Nou vra hy hulle vraag, dink julle dat daai ouens wat dit nou gelei het, wat hulle bloed gegee, wat nou geoffer is met daai offers wat in die tempel gebeur, dink julle daai mense het groter sonde as die ander mense? Ons kry mos hierdie Afrikaanse gelyk, of die Afrikaanse gesegde wat sê hy's 'n groot sondaar. Kom aan, het julle al daai gehoor? Of hy's 'n groot Christen na die ander kant toe. Nou ek sê altyd 'n groot Christen is iemand wat ek lyk, hy's oorgewig. En 'n groot sondaar, weet ek nou nie hoe lyk hy nie. Okay, so. Julle, Paulus kom en hy skryf op een plek, hy sê sodomiet, moordenaar, kwaadspreker, egbreekster. Dan noem hy 'n hele lys van sonde. Maar hy sit 'n moordenaar en die laaste een wat hy noem is 'n kwaadspreker op dieselfde lyn. So kan jy sien, dis nie die grootheid van die sonde wat die probleem is nie. Dis die sonde wat jou lewe beheer wat die probleem is. Want in God se oë is daar nie 'n groot en 'n klein sonde nie. In God se oë is daar mense wat nie hulle sonde bely nie, wat in sonde leef. Daarom kan jy nie sê hierdie sonde wat die ou doen is nou groot. Ja, in 'n menslike terminologie kan ek verstaan dat ons sê hoor hierdie ou het moord pleeg en al die dinge, dis 'n groter sonde as die ou wat net kwaad praat. Maar eintlik beteken sonde net een ding, jy mis die target, you missing the target. So jy mis die teiken. So dit is wat sonde, die woord sonde beteken, jy mis die teiken. Wat is die teiken? Dis God se geregtigheid. Die oomblik wanneer jy sonde doen, leef jy buite geregtigheid. En dis nie wat God wil hê nie. Hy soek ons in geregtigheid, want hy het ons geroep in geregtigheid. En wat is geregtigheid? Die geregtigheid wat in Christus is. Nou kom Jesus en hy sê dit hier, in Lukas 13, en in dieselfde tyd was daar mense wat hy sê, wie se bloed gemeng is, en Jesus antwoord en sê vir hulle, dink julle, dat hierdie Galileërs groter sondaar was as al die Galileërs, omdat hulle sulke dinge gelei het? Nee, sê ek vir julle. So jy kan nie so aanname maak nie, maar as julle jou nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Sê hy nou vir hulle, Pilatus gaan almal van julle se bloed vat en dit meng met die offers. Nee. Hy sê julle staan 'n kans as julle nie bekeer nie, dan gaan die wêreld die lewe uit julle uitwurg en jy gaan jou lewe verloor in hierdie wêreld. Hoekom? Want jy's buite my hand van beskerming. God beskerm, God wil ons beskerm, maar wanneer ons lewe soos ons lewe julle, dan is ons onder God se beskermde hand uit. Hoekom? Want ek kies nie die Here nie. En dit geld eintlik nie net vir ons eie lewe. Hierdie beginsel geld rondom finansies. Baie keer kom mense by my en sê, hoor jy, dit gaan swaar met my finansiëel. Dan wil ek vir jou sê, daar's beginsels, het jy al die beginsels gevind rondom finansies in die woord? Want die oomblik wanneer jy die beginsels uitvoer rondom finansies in die woord, dan lyn jy op met God en jy kom onder God se hand in en sal die Here doen wat hy gesê het hy moet doen. Hy gaan doen. Maar as jy hier loop en sy woord is hier, solank as jy nie daar kom nie, mis jy die target. Dit geld vir jou huwelik. Dit geld vir jou ouer-kindverhouding, dit geld vir jou gesindhede. Jy kan gered wees en steeds 'n stinkgesindheid hê. Okay? Jy kan gered wees en steeds liefdeloos teenoor ander mense optree. Want jy het nog nooit jou lewe opgelyn in daai area van jou lewe met God se plan en God se wil nie. Daarom is bekering 'n daaglikse proses en beteken dit niks anders as die verandering van jou gedagtes nie. So bekering beteken letterlik, ek
Verander my gedagtes, nie om te dink soos ek dink nie, maar om te begin dink soos God dink. Ek lyn my lewe op met die Here. En dit is wat ons moet doen. Want as my lewe nie opgelyn is nie, dan is ek 'n oop teken, is daar oop deure vir die duiwel om in te kom. En in hierdie week het ek 'n navraag gehad oor vervloekinge en daai goed. En julle, ek het in my lewe 'n siening en ek het dit geleer in die bediening vir baie jare, dat daar's bevryding op die regte tyd en op die regte plek. Maar ek wil vir jou sê, 80% van die kere wat mense bevry wil word, moet hulle eintlik bekeer. Daarom sê die Here, bekeer julle van julle verkeerde weë. En hoe bekeer ek my? Ek moet gaan kyk wat sê die skrif oor my lewe, en ek moet oplyn met die skrif. Want die oomblik as ek oplyn met God se wil, God kan ons nie lieg nie. Dan gaan hy doen oor my lewe wat hy in sy woord sê, hy vir almal doen wat hulle oplyn met sy woord. En dis die prinsipel. Dit is die koninkryk. Hoekom? Want ek moet onder sy heerskappy inkom. Julle, as jy net dink in Suid-Afrika, ons het 'n klomp wette in ons land wat ons eintlik moet weet, ons is onder daai wette gestel. Dis nie bo die wet verhewe nie. Ja, Suid-Afrika dink hulle is, maar ons is nie bo die wet verhewe nie. Die wet heers oor jou. Nou as God 'n beginsel het, wat is die beginsel van 'n groen, wat is die beginsel van 'n rooi robot? Stop. Nee, maar as jy mos nou wag om te draai, dan moet jy mos nou wag tot die geel. Vroeger het dit so gewerk. Die oomblik as die lig geel staan, sê jy, yes, nou kan ek ry. En as jy geel begin slaan, dan kyk jy maar nou nie die ou wat naby die robot is, dan gaan hy nog geel oor, maar dan kan jy begin draai en dan is nog geel vir jou. Maar deesdae staan jy, dan kom maar nog 4 karre oor daai rooi lig. Ek het al getel, hierbo, 4. As die lig, hy staan alweer amper groen vir die ander kant. Nou, dan staan ek nog steeds in die middel van die pad. Want ons moet oor die rooi lig ry. Okay. Ek dink is daar kleurblindheid, ek weet nie wat dit is nie, maar iewers ons onderwerp ons nie aan die reëls nie. En die Here sê, onderwerp jou aan dit. Onderwerp jou aan my gesag, onderwerp jou aan my heerskappy. So die Here kom en hy sê uitdruklik rondom dit, nou sê hy, ek sê vir julle, as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. So die Here sê eintlik, bekering maak jou vry, sodat hierdie tipe goed wat in die wêreld gebeur, nie met jou gaan gebeur nie. Dis wat hy sê. Want jou naam word geskrywe in die boek van die lewe. Hoor wat sê vers 4 en 5. Of daardie 18 op wie die toring van Siloam geval en hulle gedood het. So hier was 'n bouprojek, Johan, en 18 ouens sterf in daai bouprojek, omdat daai toring se ingenieurswese nie heeltemal kwaai was nie, en iets gebeur en die hele ding val om op daai mense en 18 sterwe. So dit is 'n massa ongeluk, en in daai jare, hier by ons deesdae so, ja, was nou die dag hier in George, daar was een of ander gebou so ingetuimel. Onthou julle dit? Ja. Kwaai op die nuus en oralster. Toe hoor ek nou die dag by iemand wat daar bly, ek weet nie of dit Morney sou dit gesê het, maar iemand het my gesê wat die probleem daar was, is daai gebou was net ontwerp vir 2 verdiepings en toe bou hulle 4 verdiepings daar. Hoekom? Want daar moes nog geld hier onder gegee. Deur iemand. En dis hoe dit werk. So 18 ouens in die Bybel lyk my het 'n groot opskudding gemaak wat dood is in 'n bouprojek. Hierdie toring val op hulle. Nou sê hy, of daardie 18 op wie die toring van Siloam geval het. Dan kan jy sien hierso, is dit nou nie iemand wat teenoor iemand iets doen nie, dit is letterlik omstandighede wat hierdie ouens eintlik doodmaak, né? En dit gebeur vandag nog en hulle gedood het. Dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? So met ander woorde, hierdie toring was daar gebou, dit val op hulle, dink julle daai 18 ouens was baie badder as al die ander ouens in Jerusalem? Nou sê hy dieselfde woorde weer. Nee. Ek sê vir julle, as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. So kan jy sien, bekering is in die hartklop van Jesus. Jy kan nie Christus dien, jy kan nie toetree tot die koninkryk as jy nie
tot hierdie konsep van bekering kom nie. Dis die vertrekpunt. Dis hoekom die eerste pilaar is van die 6 pilare, wat hy in Hebreërs vir ons gegee het. Ons kan nie bly by die begin van die prediking van die evangelie nie, aangaande die bekering en die doop, die geloof en die doop en die handoplegging, die wederkoms en die ewige oordeel. Ons kan nie bly by hierdie basics nie. Maar ons moet voortgaan, progressief, na die volmaaktheid wat daar in Christus Jesus is. So, hoe wil Jesus sê moet ek en jy lyk? Sy volmaaktheid. Sy liefde, sy krag, sy heerlikheid moet in en op ons wees. Hoekom? Want sy gees woon in ons. Met hierdie woorde van Jesus tref hy geen onderskeid tussen groot en klein sonde nie. Maar onderskryf hy Esegiel 18 vers 4 wat sê, kyk, al die siele is myne, soos die siel van die Vader, soos die siel van die Seun. Hulle is myne. Die siel wat sondig, watter siel? Die siel van die Seun, die siel van die Vader, die siel van die mens, die siel wat sondig, die moet sterwe. So, wie verdien die dood nie? Die siel wat bly sondig. Kan jy sien? Want dit is presies wat Jesus hier sê oor die toring en oor daai klomp ouens wat Pilatus daar laat doodmaak. Met hierdie woorde van Jesus tref hy geen onderskeid nie. Hy sê in Esegiel aan vir ons daar, dat die siel wat sondig, die moet sterwe. Verder maak hy die verklaring, dat die mens wat weier om te bekeer, sekerlik as gevolg van hulle sonde sal sterwe. En julle, ek het al gesien, baie keer kry jy mense, dan kan jy sien, die ouens hulle is soos in supergoddeloos. Hulle is ver van die Here af, hulle lewe net soos hulle lewe, hulle is eintlik onverskillig in hulle ewige lewe. En dan kom jy op 'n kol en hoor jy, hierdie ou is 40 jaar oud en hy's dood. Hierdie ou is 35 jaar oud en hy's dood, hy's in die 20 aan sy dood. Dan wonder ou Here, dan sit hierdie goed wat jy kan sien gebeur daar. Hoekom? Want hierdie persoon kom net op 'n punt waar hy oorgee aan die Here nie. En heel waarskynlik het die Here hom al geleentheid op geleentheid gegee en reageer hy nie daarop nie. In Deuteronomium 30 vers 1 tot 3 verwys God terug na die lewe van die seën en die vloek wat hy aan Israel gee. Hoor dat sy hele nuwe pragtige skrif, Deuteronomium 28. Hy hou dit aan hulle voor. Hy sê, dan sê hy die volgende hieroor. En as al hierdie dinge oor julle kom, die seën en die vloek wat ek jou voorgehou het, en jy dit ter harte neem onder al die nasies waarin die Here jou God jou sal verdryf het, en jy jou tot die Here jou God bekeer, en na sy stem luister, net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders met jou hele hart en met jou hele siel, dan sal die Here jou God jou lot verander en hom oor jou ontferm. So wat sê Deuteronomium 28 vir my en jou? Deuteronomium 28 sê, ek hou jou die weg van die lewe voor, en ek hou jou die weg van die dood voor. Dis die twee parallelle. Julle, dit is die kant van 'n muntstuk. Met ander woorde, hy sê, en as jy die weg van die lewe vind, sal jy die kop wees en nie die stert wees nie. Maar as jy die weg van die dood wandel, is jy die stert. En julle, ek het my evangelisasie op 'n stadium so gedraai, toe ek hierdie koninkryksgoed begin doen, dat ek gaan dit vir julle volgende week uitgee. Dit is so eenvoudig. Wat doen hulle met 'n muntstuk as hulle wil weet wie skop die bal eerste af by die rugby? Hulle skiet hom op. Okay, en dan wat vra hulle vir die ou? Kop of stert. So wat kies jy? Nou ek kies nooit die stert nie, as net 'n manier. Ja, kop. Okay. Maar wat kies jy? Kop of stert? Sê hy kop. Skiet hom op, sit hom op sy hand. Eendag stap al by my ou daar wat so lank ou met 'n bril op, en hy kom daar voor my staan, ek stap in my kantoor en hy staan daar, en hy het hierdie verskriklike lang sad storie, dat hy bly net hier onder in 'n houthuisie, sou wat hulle mense die houthuisies, wat mens dit goed? Wendy. Ja. En hy en sy vrou met 2 kinders bly daar, en dit gaan beroerd. En ek sê, okay, waar is dit? Nee, net hier onder. Ek sê, okay, maar waar is hier onder? Nee, net hier onder. Ek sê, okay, toe man, dis hier onder is alright, dis goed genoeg vir my.
Ek sê, Dawid, het jy 'n R5 in jou sak? Ek vat 'n kans. Vraggie sê, al hy R5 uit sy sak uit. Ek sê, okay. Ek dink al wat in sy sak was, maar hy het R5 gehad. Ek sê, gee hy R5 hier. Ek vat hy R5. Ek sê, Dawid, hoeveel kante het hierdie R5? Draai so. Nee, 2 kante. 3. Dawid sê 2. Ek sê, Dawid, hoeveel kante het hierdie R5? Nee, 2. Skiet ek hom op. Kom ek op. Dawid, hoeveel kante het hierdie R5? Nee, 2. Ek sê, noem hulle, kop en ster. Skiet ek hom jou. Ek het dit seker 5 keer gedoen. Dawid snap dit nie. Dan sê Dawid, en ek vat die R5 so tussen my vingers, dat net die kant van die R5 so uitsteek. Hoeveel kante het hierdie R5? Hy sê, pastoor, ja, hy het 3 kante. Ek sê, okay. Ek vat die R5, ek sê, hou jou hond. Ek sê, wie se R5 is hierdie? Nee, is my R5. Ek sê, watter kant kies jy? Watter kant is kop of ster? En deze is nogal moeilik. Daai jare was nou redelijk maklik, vroeger jare, maar nou is ons nou moeilik, want jy goed allerhande prentjies op. Watter kant is, wat kies jy? Watter kant is die kop? Gelukkig die ding Mandela se kop op. Hy sê, hier is die kopkant. Ek sê, okay, is die kop hoor. Ek sê, maar hierdie storie wat jy my nou vertel, sê vir my wat die sterk is bo. En dan draai die R5 om in sy hand. Ek sê, is dit hoe jy voel? Ja, die sterk kant is bo. Ek sê, Dawid is die sterk kant bo. Jy het nou hierdie lang storie vir my verspin, jy sukkel, jy kry nie werk nie, het gaan baie swaar met jou, wat se kant is bo? Nee, die sterk kant is bo. Ek sê, wat moet jy doen om die kopkant bo te kry? Ek sê, jy kry vir my die kopkant bo. Hy gaan so, as die kopkant bo. Dit met die een hand, ry die heiling om. Ek sê, dit was vandag. Hoe het jy dit reg gekry? Nee, ek het hom omgedraai. Ek sê, okay. Kan jy sien, dis die doel van die derde kant. Jy kan nie van die sterkant af na die kopkant toe gaan as jy nie die minste stuk draai nie. Jy moet hom 180 grade omdraai. Ek sê, dis jou hele probleem. Jy bly aan die sterkant van die lewe leef en jy sien hoe swaar dit met jou gaan en jy beleef dit. Wie hy staan daar met hy geld in sy hand. Ek sê vir hom, draai dit om. Wie moet dit besluit? Ek of jy? Hy sê, ek moet besluit. En die oomblik toe hy dit besef, toe rol die trane onder die bril uit oor sy wange. En hy verstaan vir die eerste keer in sy lewe, dat ek kan nie die wêreld blameer van waar ek is nie. Ek kan nie ander mense blameer, ek kan nie die politiek blameer nie. Ek kan 'n verskil in my eie lewe maak. As ek net op 'n plek kan kom, wat ek my lewe omdraai. En julle, dis bekering. Besef waar jy is. En besef, daar's 'n beter kant. En Jesus kom en hy sê vir hulle, daar's 'n beter kant in hierdie lewe, in Deuteronomium 28. Maar nou kom hy en hy sê hierso, dat hierdie 2 kante van hierdie muntstuk word bepaal deur 'n persoonlike keuse. Ek kan nie die keuse namens jou maak nie. Ek kan net vir jou sê jy moet kies. Ek kan net vir jou sê die sterk kan sien ek het daai hele ding. Ons het op 'n stadium met ons 30 boemelaars van die straat afgehaal, wat Dirk gesê het, hoe die Here sê vir hom, ons moet letterlik hierdie tafel dek vir die mense wat op die straat is, ons moet hulle innooi. En ek sê, hoe gaan jy doen? Hy sê, nee, ek weet nie, maar die Here sê ons moet dit doen. Ek sê, okay, kom ons doen dit. En ons reël alles, ons gaan na hoofkantoor, ons kry 'n klomp saal, 'n klomp kamers gereed. Hulle, daai vrouens dek daai beddens, hulle maak daai beddens op, hulle sit vir elkeen 'n pragtige boksie daar neer, met lekker sweeties in en 'n nuwe tandeborsel en 'n skeermes en allerhande goed, want ons gaan nou hierdie ouens van die strate in een hele naweek gaan ons hulle bedien. Nou is dit al hierdie oggend. Dis nou Vrydagoggend, hulle moet nou Vrydag aand inboek. Nou bel ek vir Dirk. Nou sê Dirk, het jy al besluit hoe gaan jy hierdie mense hier bo kry? Nee, hy weet nie. Ek sê, Here, jy word wakker nou op hert, jy moet nou begin wakker word. Hy sê, nee, ek weet nie. Die volgende oomblik sien ek dit, hier kom 'n klomp vrouens ingeloop. Ek sê, waar kom julle vandaan? Nee, hulle gaan nou hierdie mense soek. Ek sê, okay, toe is dit Ursula. En die Here werk in hulle gees, en sy het so Sani ding gery, wat 'n klomp mense kan oplei, en sy besluit, en 'n paar vrouens, hulle gaan nou die strate ry, en oral waar hulle 'n ou gaan sien wat hier langs die strate lê, gaan hulle vir daai ou sê, hoor hierso, ons nooi jou uit na 'n lekker naweek.
Ons gaan vir jou kos gee, ons gaan vir jou 'n warm bed gee, ons gaan vir jou alles gee wat jy nodig het, kom net. Al wat jy moet doen is jy moet net die naweek af bly. Hulle laai 36 ouens op in 3 ure en bring hulle. Voor 8 uur daai aand was daar 36 ouens in daai kamers. Waarvan die een 16 jaar 'n boemelaar op die straat is. Almal het hom geken. Ou Chris Hond, het so 'n boelterrier, nie boelterrier, Steffie saam met hom gehad al sy hele lewe deur. Was nie Jack Russell. Hy het daarna dat Jack Russell ook gehad. Ou Chris Hond. Chris kos kry en deel hy sy kos gee vir die hond die helfte en hy eet die ander helfte. Dis baie lief vir diere. En een van sy pelle, 'n ander ou, 'n 7 jaar boemelaar op die straat. Almal uitgeskop uit hulle families uit om met hulle drink. En hierdie Chris se broer het een van die vyf hoofposte in die gevangeniswese van Suid-Afrika gehad. Nou kan jy sien, die een ou is daar, en hierdie ou is hier. En niemand wil met hom iets te doen hê nie, want sy lewe val net so uitmekaar uit. En nou Chris kom. En ons bedien haar hele klomp, daai aand. En die eerste ding wat ek daai Saterdagoggend doen, ek het hierdie 5 rand. En ek vat daai selfde triek met hulle almal. 10 uur daai oggend, is 4 weg. Toe besluit hulle, ek gaan dit nie verder, toe loop hulle. Ek kan nie hierdie muntstuk, ek wil nie hierdie muntstuk omdraai nie. Ek is gemaklik hier waar ek is. En die ander bly, want die kos was daarom lekker. En ons bedien hulle. Chris en Errol, uit daai 36 was die enigste 2 wat daarna die Here gevind het en die Here gedien het. Vir jare. Maar julle, was daai hele oefening nie moeite werd? Ja. Toe sy broer sien wat die Here in Chris se lewe gedoen het, toe versoen hy met sy broer. Want hy sê, ek kan dit nie glo nie. Dit is nie ons nie. Hy het hierdie 5 rand boodskap gevat. Hy het dood en lewe gevat. Hy het gevat die kant van hierdie muntstuk. Ek is al hierdie jare in hierdie gemors, ek moet dit draai. Hy lê op sy laaste daar binne in die hospitaal in Kalafong, hier sulke knoppe in sy, hy kan nie meer sluk nie, hy ou weeg omtrent niks nie, want die kankers het uitgeslaan nie teen sy nek, van al die rook wat hy gedoen het al die jare, en hier lê hy, maar Chris, ek stap maar in, is positief, hy sê vir my, ek weet ek gaan sterwe, maar ek weet as ek hier uit gaan woon, gaan ek by die Here inwoon. Dan dink ek, Here, dankie vir daai dag, het Oorsaal gery, dankie vir Dirk se gehoorsaamheid, dankie Here dat ons daai mense hierdie naweek kon bedien, hulle was daai Sondag in die kerk, dankie vir dit wat jy in daai mense se lewens gedoen het, daai 36 ouens kan nooit omdraai, ek sien nou nog van hulle loop, o Daniel is nou nog in Pretoria Noord, hy lyk nog net sy altyd gelyk het, hy sê baie gryser en baie ouer, hy het nie gekies nie, hy kon uit dit uitgekom het, hy kon losgekom het, maar hy moes kies, en hy wou nie, hoekom? Want ek hou aan jou die weg van die lewe voor en die weg van die dood. Kies dan tog net die weg van die lewe. Hy gee nog vir jou, wat is die antwoord ook? Hy gee jou 'n monkey puzzle. Hier's 2 opsies, kies die lewe, kies die dood, maar asseblief, ek pleit by jou, kies dan tog net die lewe. Ek hou jou 2 poorte voor, 'n nou weg en 'n smal weg, of 'n smal weg en 'n breë weg, maar asseblief kies tog net die smal weg. Daar's 2 poorte, die klein poort en die wye poort. Asseblief kies tog net hierdie smal poort dat jy kan ingaan. Want breed is die weg wat op die verderfse pad is. Die mense wil nie hierdie keuse maak nie. Hoekom? Want hulle is vasgevang in die sonde van hierdie vlees julle en mense moet bekeer. Hulle moet daai goed aflê as hy in die Here se koninkryk wil ingaan. Jy kan maak wat jy wil. Daarom is bekering die vertrekpunt. Jy kan nie sonder dit leef nie. Bekering is 'n besluit wat jy moet neem. Jy moet besluit of ek hierdie muntstuk gaan omdraai, laat die kopkant bo is. Met laasgenoemde kom die effek van die vervloeking in werking. God vergelyk die seën en die vloek met die 2 kante van 'n muntstuk. Die kopkant verwys na die wenkant, met ander woorde die voorspoedkant van die lewe. En gaan kyk al die dinge in Deuteronomium 28. Jou bakskorrel sal vol wees, jy sal geseënd wees aan jou skoot, jou kinders sal gebless wees, en dan noem my al daar, as jy daai goed lees, dan dink jy maar, dis mos waar ek wil wees. Dis wat ek in my lewe wil hê. Dan lees jy daai negatiewe goed deur, dan sien jy, kyk, hier is bietjie donker hoor, hierso tref die ongeluk my, hierso gaan dit nie baie goed met jou nie. Nou hoekom wil jy daar bly? As jy 'n keuse het om uit dit uit te kom. Nee, maar die Here dien. As ek die Here dien, kan ek nie meer dit doen nie, en ek kan nie meer dat doen nie. Weet jy kan dalk nie daai gemors wat jy altyd gedoen het meer doen nie, maar ek wil vir jou sê, as 'n baie beter lewe. Jy het nie daai gemors in jou lewe nodig nie, want dit bring net vir jou probleme. Dit skep vir jou probleme. So kom uit dit uit. Besluit.
So die kop kan sê, ek in die wenkant. Die ster kan sê, ek is in die verloorkant. Dit simboliseer en dui op die lewe van swaar kry. En julle gaan lees Deuteronomium 28, dan sien jy die kopkant, al die blessings wat daar is. Maar dan gaan lees jy die ander kant, dan sien jy al die vervloekinge wat daar is. Dan gaan jy kyk waar val jy. So, as jy daai negatiewe goed beleef, moet jy weet, kom in orde. Met hierdie voorbeeld in gedagte, moet elke mens voortdurend sy of haar eie lewe in oënskou neem, om vas te stel aan watter kant van die muntstuk jy funksioneer. Bekering kan vergelyk word met die derde sy van die muntstuk. Indien die lewe sy sterkkant vir jou wys, is elke persoon self verantwoordelik om te besluit met ander dis bekering, of hy of sy lewensmuntstuk oor die derde sy gaan omdraai. Gaan jy dit doen of gaan jy dit los, om so die kopkant bo te kry? Hierdie is 'n gehoorsaamheidsstap waar elke persoon self moet kies of hy of sy hulle lewe aan God se heerskappy gaan onderwerp. Jou pa en ma kan nie vir die kind kies nie. Kind kan nie vir pa en ma kies nie. Jy is verantwoordelik vir hierdie keuse. Elke persoon. Dit is hoekom baie mense kom by ons uit. Ek kan nooit 'n ou help as die persoon nie self kies nie. Jy moet kies. Watter kant gaan jy gaan? Gaan jy links en ek sien wat jou kant is en jy gaan na God se kant, hoe kan ek jou help? As jy weer die verkeerde kant kies of jy regs gaan God se kant, hoe kan ek jou help? As jy heeltyd links kies, kan ek nie vir jou iets doen nie. Hoekom nie? Want jy bly uit lyn met God se wil en God se woord. Ek kan jou nie help nie. Die beginsel hiervan toepassing is, elkeen moet self besluit om sy situasie te verander, deur elkeen se eie wil aan God se wil te onderwerp. Kan julle sien, dit gaan oor een ding, my wil teenoor God se wil. So, as ek my wil onderwerp aan God se wil, wat beteken die woord koninkryk? Dis die plek waar die koning regeer. So, as ek my onderwerp aan God se wil, wat doen ek? Ek kom onder die heerskappy van God in. En dis presies wat Jesus vir ons kom wys het. Hy het vir ons presies kom wys, hoe lyk 'n mens? Want onthou as hy voluit vlees, hoe lyk 'n mens wat volkome onder die heerskappy van God leef? Daarom sê hy, die seun van die mens kan uit homself niks doen nie, maar wat hy die Vader sien doen, dit doen hy net so. So hy was so gekonnekt, toe hy op aarde was, met God in die hemel, dat niks was vir Jesus 'n verrassing nie. Hy het presies geweet wat verwag op, wat gaan vandag gebeur. Ek het vanmôre vir daai skrif van Nathanael gelees. Hoe die Here geweet, hy moet Nathanael onder die boom sien. Dis die Gees van God in hom. Hy sien Nathanael onder die boom. En voordat Nathanael sy mond kan open om al die vrae teologies te vra en te sê, daar kan niks goeds uit Nasaret kom nie, die Bybel sê hy moet in Bethlehem gebore wees, hy verstaan nie ongeveer die goed nie, toe sê die Here vir hom, ou maat, hy sê, toe jy daar onder die vyeboom was, het ek jou klaar gesien. Here, waar was jy? Hoe ken jy my? Van waar af ken jy my? Hier's 'n man sonder bedrog in sy hart. En hierdie ou is hy's om daai oomblik is hy wind uit sy seile uit. Hoe weet hierdie man dit? Van waar af ken jy my? Nee, toe jy daar was, het ek klaar gesien. Hoe het hy hom gesien? In die gees. Hy het dadelik geweet, hierdie ou is geroep, hy gaan my volg. Die Bybel sê, wat roep wat roep ou, wat sy naam het ek nou vir julle gesê het, sê ek nou Nikodemus, wat? Nathanael, wat roep hy uit? U is waarlik die seun van God. So hy kom onmiddellik tot hierdie erkenning, dat Jesus is nie net 'n gewone mens nie. Die dimensie van die Gees, hoekom? Onder die krag van die Here. Nou dink 'n bietjie mooi. Jesus loop op pad na Jerusalem toe. Die geskiedenis leer ons dat hy vat 'n ander pad as normaalweg. Maar was 'n korter pad Jerusalem toe, maar hy vat 'n ander pad. Hy gaan deur Nain om Jerusalem toe te gaan, of hy nou op pad was. En die Bybel sê, en net toe Jesus by die poorte verbygaan, toe dra hulle 'n seun, die enigste seun van sy moeder, van 'n weduwee, dood op 'n draagbaar by die poorte uit.
Net toe. Nou dink julle dis toevallig? Toe val die lig. Okay? So, was daai timing toevallig? Of was dit presies? Toe Dawid daar by die rots van skeiding kom, en die Bybel sê, en Saul het hom totaal omsingel. Saul soek hom vir jare. Hy kry nie vir Dawid in die hande nie. Dawid uitoorlê hom die hele tyd. Maar dan kom hy daar in die woestyn op 'n plek. En die Bybel sê, dis net die berg tussen my en Saul. As Dawid hierdie kant om beweeg, kom hy die weermag hierdie kant om. As Dawid daai kant om beweeg, gaan Dawid hierdie kant toe. Dis net die berg tussen hulle twee. Nou dink julle Saul gaan vir ewig die kant omhardloop en daai kant omhardloop? Wat gaan hy doen? Hy gaan boer gaan, hy gaan vir die ander klomp, hy gaan aan die kant om. Dan het ons hom. Hy kan nêrens heen gaan, hy is woestyn. En Dawid weet, dis oor en out, dis verby. Ek kan nie uit hierdie een uitkom nie. Hy het my. En nou is hy dood. Maar omdat Dawid God geken het, dan sê die Bybel, en net toe Dawid dink, dis verby. Toe kom daar 'n boodskapper uit Jerusalem uit. En hy kom sê vir Saul, hoor hierso, jy jaag een man. Maar daar het die hele nasie die stad ingeval en al die vrouens gevat. En die Bybel sê, en Saul het sy perd om sy wa omgeruk en al die manskap het agter hom aangegaan. En wat gebeur met Dawid? Hy raak vry. En in daai oorlog sterf Saul. So kan jy sien, en Dawid noem daai plek die rots van skeiding. Maar nou dink 'n bietjie aan die logistieke daar. Hulle is in die woestyn met perde, met soldate, met wat ook al hulle daar was, agter hierdie Dawid met 400 man wat by hom aangesluit het. Weet nie of hy daai tyd alleen was nie, dink hy het klomp 400 en is altyd by hom. Nou moet daar 'n nasie op die regte tyd daar by die stad 'n inval maak. Dan moet iemand daar wees wat dit sien, dit hoor, wat toegang tot die koning het. Nou moet hy van daar af hardloop of met 'n perd ry of hoe hy ook al dit gedoen het. Hy moet 'n boodskap by Saul uitkry wat iewerster is en hy weet nie presies waar hy is en daar is nie selfone nie. Hy het ook nie 'n Land Cruiser gehad nie. Hy seker, ek dink hy was seker 'n kameel gevat het, want dit was die Land Cruisers van daai tyd. Maar kyk, sien jy die logistieke julle, sodat hy presies op die tyd waar Dawid nie 'n uitkoms het nie, dat hy presies op daai oomblik by Saul uitkom en sê, hoor hierso, jy mors jou tyd, gaan. Ons het jou nodig in die stad. En Dawid word vry. Hoekom? Want Dawid is aan die sterk kant van die lewe. Hy ken God, hy dien God, sy lewe is oorgegee aan God, en die Here beskerm hom. So partykeer is ek en jy ook hier om in die berg. Okay, dan gaan dit nie so goed met ons nie, want Jesus word vervolg. Hy is gekroon as koning, maar hy hardloop die hele tyd weg, hy moet die hele tyd vlug. En dan kom hy op 'n plek, wat dit vir hom lyk, nou is dit oor en out. Nou julle, ek was al daar. Ek was al daar. Wat goed in my lewe gebeur, dat ek onthou een tyd het ek 'n groot bouprojek aangepak en goed gebeur, my vrou verloor haar werk en ek is in die middel van hierdie ding, die goed is nie klaar nie en dit is 'n groot bouprojek, dit was ver oor R1 miljoen se onderverdelings wat ek gedoen het en hier staan ek, altoe hierdie eiendomme is half gebou en my vrou verloor haar werk. En 'n vrees pak my beet. En die Satan sê vir my, alles waarvoor jy gewerk het, gaan jy nou verloor. Weet jy dat ek dit sien, hoe dit gaan gebeur. Ek sien dit in my geestesoog. Dat ek siek is. Myself verwyd dat ek dit ooit gedoen het. Dat ek ooit begin het, dat ek nie meer tyd met die Here spandeer het oor dit nie, want ek was 'n bietjie bal daarop, ek het 'n bietjie in geloof gefunksioneer. Maar ek was partykeer so roekeloos in geloof, dat ek net eenvoudig God vertrou het vir enige ding. En die Here maak my stil. En ek het 'n keuse. Of ek bely dat ek die Here nie daar mooi gehoor het nie. En ek gaan sak voor die Here vir 'n tyd en ek gaan vas en bid voor die Here.
En ek vra die Here om vergifnis as ek verkeerd was, maar ek vra die Here om my uit dit uit te red. Julle toe verloop maar amper 'n jaar, wat my vrou nie werk nie. En ek sê jou, ek moet balle in die lug hou. Laat ek letterlik, ek het 'n goeie kontak by garage, dan vat ek 'n kar en ry ek daai kar en dan koop ek 'n ander kar. Dan vat ek weer daai kar 'n paar maande later en ry ek om en kry ek 'n klomp kontante dat ons net kan aanhou deur hierdie jaar, dat ek net kan aangaan. En ek gaan vas en bid 5 dae. En ek vra die Here, vat hierdie vrees weg. Ek vra om vergifnis, ek bely my sonde, bely as ek verkeerd was. Ek vra help my. Die Here gee my vrou 'n beter werk as wat sy gehad het. Hy gee vir haar 'n werk 13 kilos van die huis al waar sy normaalweg Centurion toe moes ry elke dag van haar lewe. Deur huishoudverkeer. En die Here maak deure oop op sy manier. So is God in beheer as jy hom in beheer sit. So ek en jy moet dit verstaan vandag. As Jesus en die res van die Bybel ons beveel om ons te bekeer, wat presies behels dit? Nommer 1, bekering is 'n wilsbesluit. Ware bekering is nie gegrond op 'n emosionele ervaring nie. Alhoewel dit gewoonlik gepaard gaan met 'n tasbare emosionele belewenis, wat ervaar sal word as gevolg van 'n diep persoonlike verootmoediging en die bewustheid van sonde wat verwydering bring tussen God en die mens. Julle, as daar nie 'n diep raking van jou hart is nie. Die Bybel sê daar in Handelinge die 2de hoofstuk toe hulle Petrus geglo het, was hulle diep in die hart getref. Nou wat gebeur as iets jou diep in die hart tref? Dit werk deur jou oë. Okay, jy ervaar dit in jou oë. Jy ervaar dit in jou gemoed, jy ervaar dit in jou emosies. Jy raak so meegesleer met dit dat jy besef, weet jy, ek is niks. En ek is hier te doen met die Here. Soos 'n diep emosionele ervaring, trane van verootmoediging, asook trane van blydskap kan die bekerings ervaring vergesel, omdat die persoon tot die oortuiging gekom het om sy of haar lewe af te lê voor die Here. So daar moet, dit is gewoonlik hoe dit gebeur. Ek het al met hoeveel mense by die oomblik as hulle harte vir die Here gee, dan sien jy dit op hulle gesigte. Hulle huil oor blydskap daarna, en voor die tyd huil hulle oor hulle toestand van verlorendheid. Okay, en dan gaan dit nog later met julle deur, want ons gaan die saligspreek en dan gaan kyk hoe dit werk. Die tweede ding is, wat beteken bekering? Die betekenis van bekering in die Ou en Nuwe Testament. Bekering in die Ou Testament behels die gedagte van 'n 180 grade omkeer. Die woord beteken letterlik to turn around. Terwyl die Griekse betekenis beteken 'n verandering van jou gedagtes. So kan jy sien, hier's twee konsepte hier. In die Ou Testament beteken dit draai om, jy loop soontoe, jy draai om en jy gaan terug. In die Nuwe Testament beteken dit verander jou gedagtes. Okay? Met ander woorde, jy dink anders. Jy dink nie meer soos jy altyd gedink het nie. Of die verandering van persoon se denke impliseer. Met laasgenoemde word letterlik bedoel to change the way of thinking. Nou julle, wat bedoel dit? Om jou gedagtes te verander, moet jy verstaan, dit is hoe ek normaalweg gedink het, dit is hoe ek dalk my hele lewe deur gedink het, maar hoe dink God? Nou lyn ek my lewe op met hoe God dink, en dit verander my rigting. Ek kan nie, as die Here vir jou sê, dit is hoe dit behoort te wees, kan ek nie op my ou rigting aangaan nie, want anders bly ek in die duisternis. So ek moet die ou lewe, die ou gewoontes, die ou patrone, moet ek aflê, want wat sê die boek van Kolossense? Hy het my uitgehaal uit die koninkryk van die duisternis, en hy het my oorgeplaas verlede tyd na die koninkryk van die lig van sy seun. Ons kan nie meer lewe waar ek gelewe het. Ek kan nie meer lewe soos ek gelewe het nie. Ek moet die ou lewe aflê. Nou is dit so, en dit het ek prakties ervaar in die bediening oor die jare, dat iemand kom tot die bekering, en dan het daai ou tyd nodig om sy lewe te transformeer. Hy het nodig dat God hom kan transformeer na wat God hom wil hê. Dit is hoekom hy word 'n baba in die Here, en nou loop en struikel hy, en jy moet doeke omruil, jy moet al die goed doen, en verstaan, jy moet tyd met daai ou, 'n pad met daai ou loop, totdat hierdie ou se lewe gerig is.
Jy kan nie anders nie. Want hy moet hierdie goed wat verkeerd is, moet hy aflê. So, verander jou gedagtes. Die verandering van ons gedagtes behels en die rigting van verandering. So bekering is tweeledig eintlik. Verander jou rigting, maar verander ook jou gedagtes. Nou is dit so, dat jy kan nie eintlik rigting verander, as jy nie jou gedagtes verander nie. Kan jy sien? Want, as jy nou ons nou hier ry, en jy ry nou in 'n reguitstraat, jy gaan nou in Sambesi af, en jy wil nou hier na my toe kom, en jy kry nou die ou Lavender Road, wat moet jy maak? Jy moet regs draai, die kar gaan nie van self regs draai nie, jy draai regs. Jy besluit ek moet hier afgaan. Dis soos my vrou as ons na haar ma toe gery, net so pas getroud is, dan hulle het in Waterkloof gebly en ons het hier in Toerenoord gebly of in Nina Park gebly. En dan ry ek nou partykeer verskillende paaie, want dan raak dit dan vir my 'n bietjie boring om die pad te ry. Maar sê as ek die afdraai mis het ek normaalweg gaan. Waar gaan jy nou heen? Jy gaan jou maale toe. Jy het die afdraai gemis. Nee, ek gaan nou uitkom. Wees net geduldig. OK. So ek wil nie sê as meer is een pad na die Here toe nie, want dit is nie so nie. As dit een weg, een waarheid en een lewe, dit is nou nie soos dit die natuurlike lewe werk nie. Maar jy besluit om te draai waar jy wil draai. Jy moet besluit of jy jou lewe gaan draai en of jy nie jou lewe gaan draai nie. Jy moet besluit of jy gaan doen wat God sê of jy nie gaan doen wat God sê nie. Dis die eenvoud van die saak. Besluit. Ek kan dit nie namens jou doen nie. Niemand anders kan dit namens jou doen nie. Die persoon kom dus tot die besef dat sy lewe sonder God die rede is waarom hy leeg en betekenisloos voel en dat hy op 'n doellose pad na die dood toe is. Hy neem 'n doelbewuste besluit om na God toe terug te draai en van God se uitnodiging in Jesaja 1 vers 18 gebruik te maak. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sondes hoe? Soos skarlaken. Wat se kleur is skarlaken? Dis rooi. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Ek lees nou die dag 'n ding, maar ek dink dit is 'n legende. Ek weet nie of dit so is nie, ek het gaan probeer vasstel. Ek sien dit nie in die Bybel nie, maar daar is 'n sterk oortuiging by die Jode dat dit so is. Julle onthou die sondebok by die Paasoffer wat in die woestyn ingestuur is? Hulle sê hulle het 'n lint teen die tabernakel gehang of teen die tempel gehang. Daar was een of ander lint wat hulle gehang het en dit was 'n rooi lint. Wanneer daai sondebok op die Paasoffer uitgestuur word in die woestyn in en waarop die sonde van die volk word deur die priester op die kop van daai bok gelê, dan word hy uitgestuur en dan word die ander een geslag en die bloed word gegiet terwille van hulle sondes wat die priester dan kom en agter die voorhangsel ingaan en hy sprenkel die bloed. En hulle sê, dit is nou wat hulle daar sê, die legende sê, wanneer die Here daardie offer aangeneem het, dan verander daai rooi lint na 'n wit lint toe. Nou, ek weet nie, ek lees dit nie hier nie, in die Bybel nie, maar dit is wat ek jy kan maar gaan kyk op internet, daar is so 'n ding wat hulle dit sê. Dit is hoekom hulle altyd ook, daar's 'n gesegde in Afrikaans wat hulle ook praat oor wat hulle vergelyk met daai, ek kan nou nie eens presies onthou wat hulle vergelyk het met dit nie, maar letterlik al was jou sonde soos, hulle gebruik hierdie skrif, al was jou sonde soos skarlaken. Met ander woorde, al was dit so rooi, dit sal wit word soos wol. So al was hierdie volk se sonde soos dit gaan wit word soos wol. So hulle daai wol ding gevat, daai lint, daai ding wat gewewe was gevat en dit opgehang en hulle sê as dit gekleer het terug na wit toe dan het die Here, ek weet nie wat so is. Dit is net interessant om dit te hoor. So dit maak nie eintlik saak hoe rooi jou sonde is nie. Dit maak nie eintlik saak hoe groot jou sonde is nie. Maak nie eintlik saak hoe ver jy van God af weg is nie. Wat saak maak is, kom na my. Dan sal ek dit verander en ek sal dit maak soos wol. In Matteus 11 vers 28 maak Jesus 'n soortgelyke uitnodiging. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Ware rus is slegs te vind in 'n persoonlike verhouding met God. Jy kan nooit ware rus vind in hierdie wêreld nie. Jy gaan dit nooit kry nie. Die oomblik wanneer 'n persoon besef dat sy sonde skeiding bring tussen hom en God, bekeer hy homself deur 'n wilsbesluit te neem om na God toe terug te draai en weg te draai van die vorige doellose lewe. Hierdie proses word bekering genoem. Hebreërs 6 vers 1 is
is bekering die vertrekpunt van die Christelike proses, en dis die 6 pilare wat ons nou hanteer, die eerste een daarvan, om te groei na die volmaaktheid wat Jesus vir ons gemodelleer het. So as jy wil word soos Jesus is, moet jy by bekering begin. Jy kan nie. En ons moet elke dag die dinge wat ons laat anders lyk as Jesus voor die Here bely, sodat ons ontslae kan raak van dit, né? Mense wat nie hul geestelike reis afskop met 'n opregte bekering uit die dooie werke van die vlees nie, en belydenis van hulle sonde doen nie, sal sukkel om persoonlik te groei. Hoekom? Want daar's 'n skeidsmuur tussen jou en die Here. Jy gaan nie deurbreek nie. Hoekom? Want die Gees van God word teleurgestel en dit sukkel om deur te breek, okay? Hulle is dalk bewus van die feit dat hulle gedrag, hulle woorde, hulle optrede moet verander, maar omdat hulle bly voortgaan in hulle ou weë, vind daar geen verandering in die geesmens plaas nie. Jakobus 1 vers 8 sê, 'n dubbelhartige man is onbestendig in al sy weë. Wat beteken 'n dubbelhartige man? Wat bedoel die Bybel as hy dit sê? Hy's verdeeld in? Tussen die wêreld en 'n dubbelhartige man beteken jy is besluiteloos. Okay, jy weet jy moet, maar jy doen dit nie. En dan sê jy hier en dan sê jy daar. So hy's dubbelhartig in al sy weë. Hoe sê die Bybel, hoe so man? Hy is soos die golwe van die see wat deur die wind heen en weer gedryf word. So solank as wat jy dubbelhartig is, solank as wat jy nie 'n besluit neem nie. Julle, dis beter om 'n verkeerde besluit te neem as om geen besluit te neem nie. Want as jy 'n verkeerde besluit geneem het, gaan jy dit agterkom. As jy geen besluit geneem het, gaan jy nooit weet nie. En as jy 'n verkeerde besluit geneem het, kan jy dit bely en jy kan terugkeer en die regte besluit neem. Dit is so eenvoudig soos dit is. Maar mense wil dit nie doen nie, want hulle wil net aankarring elke dag in hulle lewe soos wat, want hulle is bang vir verandering, hulle is bang vir die prys om te betaal. Julle, ek wil vir jou sê, om Christus aan te neem, dit wat jy kry by God, kan jy nie opweeg teen wat jy gehad het in hierdie wêreld nie. Geen plesier in hierdie lewe kan opmaak. Julle, God, 'n oomblik in God se teenwoordigheid kan nie opweeg vir 100 jaar in hierdie wêreld se lewe nie. Want God se teenwoordigheid, dis hoekom Dawid sê, hy sê 'n oomblik in God se hy sê in die voorhoewe van die tempel is vir my beter as om 1000 jaar tussen die goddelose te loop. Want daar ervaar jy die liefde van God, jy aanvaar die aanvaarding van God, jy aanvaar vrymaking van God, jy aanvaar lewe, jy hoor wat die Here vir jou sê, in daardie paar oomblikke wat jy oorgee aan die Here. 'n Dubbelhartige man is onbestendig in al sy weë. Mense wie hulle op 'n halfhartige wyse tot God bekeer, sal soos 'n onbestendige golf van die see deur die wind van die lewe meegesleer word. Soos die wind die rigting van 'n golf beïnvloed, so sal die stryd van die lewe die rigting van 'n dubbelhartige mens beïnvloed. Evalueer jouself en kyk of jy jouself deur bekering ten volle aan God se wil en weë onderwerp het. Met ander woorde, die oomblik wanneer jy oorgegee het by jou aanvanklike bekering na Christus toe, moet jy elke dag kyk, waar het ek vandag buite God se wil opgetree? En dan trek jy daai goed reg. En dit sê te sê, dit gaan môre nie weer gebeur nie. Daarom is die skrif daar wat vir jou sê, hy weet. Paulus sê, ek sukkel met dit. Hy sê, wanneer ek die goeie wil doen, dan is hierdie wet naby. Watter wet? Hierdie wet van sonde wat in my natuur heers. Want onthou, jy kan mos nou nie jou liggaam nie, kan mos nou nie jou body is nie. As iemand nou baie lief is vir eet, en hy maak die yskas oop om melk in die koffie te gooi, en daar's nou die lekkerste stuk roomkoek binne in hy yskas. Wat gaan hy doen? Hy gaan hom eet. Okay. Maar hy probeer gewig verloor. Alright. Hulle bak lekker pannekoek soos vanmôre en jy weet jy moet eintlik net 2 eet, so wat doen jy? Nou eet jy 4. Want die liggaam neem beheer. Okay, hy tune jou, hy mos met jou en dis presies wat nie moet gebeur nie. Jy moet oor jou liggaam heers. Ek gaan nou preek ek vir myself, nie vir julle, want julle is nie almal, julle is almal hoe heers oor julle liggaam. Dit is pannekoek. You cannot just
So, hoor nou mooi, ons vind hier die hele konsep van bekering mooi in uiteensetting in Lukas 15. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, ek gee my deel, hy sê, gee my 'n deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. Kyk mooi, wat doen die vader? Hy deel die erfporsie, die goed tussen al 2 seuns. En hy het die goed tussen hulle verdeel, en nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis en na 'n ver land gegaan. En daar het hy sy eiendom verkoos, sy besittings het hy verkoos. Hoe? Julle, enige losbandige lewe gaan verkwisting meebring in jou lewe. Dis wat hier staan. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land. En hy het begin gebrek ly. Dit gaan swaar gaan met hom. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. Hy het vir hom gewerk. En die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. Nou julle kyk, Jesus se vergelyking. Hier's 'n Jood in 'n vark werk nie saam nie, ja. Okay, so spek en die Jode het nie saam gegaan. En hier is hy tussen hierdie stinkvark. En ek weet nie, ek kom uit landbou uit julle. Ek was al baie op sulke varkplase. Dit is nie 'n lekker plek nie. Kyk, daai goed na daai plat neus wat so heen en weer skuif. As daai ding vreet wil jy na word. Okay, en hy ryk. En alles is net nie nice nie. Hy's nog so pink, maar nou is hy nog so half bruin ook. En hy rol in sy eie modder. En dis nie 'n lekker plek. En hier's hierdie seun. Hy het alles gehad. Die pragt en die praal van die lewe, sy pa het hom alles gegee, en hier bevind hy hom oor tyd, in hierdie omstandighede, en dit gaan met hom swaar. Toe het hy sê daar, en toe hy alles deurgebring het daar 'n swaar hongersnood gekom, en hy het begin gebrek het. Toe het hy hom by een van die burgers, en die het hom in die veld uitgestuur om die varke op te pas. En hy het verlang, hierdie seun, om sy maag te vul met die pele. Hoekom verlang hy daarna? Want hy sien hoe lekker hulle eet, en hy het nie kos om te eet nie. Hy kan nie die pele eet nie. Maar hy wens hy kan net so lekker eet soos hulle. Maar hy het nie geld om so lekker te eet nie. So kan jy sien, armoede het sy pad langs gekom. Hy het sy lewe verkoos, en hy moes maar net op hierdie loon wat hy, die dagloon wat hy gehad het, kon hy leef, en hy kon waarskynlik net 'n brood bekostig, so hy kan nie so lekker eet soos hierdie varke nie. Maar hy sien hierdie varke, hulle smil aan hierdie kos wat hierdie eienaar vir hulle gee, aan hierdie pele onder die bome waar dit ook al was. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom. So waar begin die besluit? In jou self. En gesê, hoe baie huurlinge, hoe baie slawe van my vader het 'n oorvloed aan brood. En ek vergaan van die honger. Ek sal wat doen? Okay, wat gebeur hier? Hy besluit. Ek sal opstaan en na my vader gaan. En ek sal vir hom sê, nou kyk hierdie rympie wat hy uitdink. Vader, nou repeteer hy hierdie rympie, terwyl daar by die varke sit het, en nou hierdie rympie begin het vir hom opsê, want hy moet nou sê, as hy pa kom het hy nou hierdie rympie spin. Vader, ek het gesondig teen God en voor U. En ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maak my soos een van U slawe, U huurlinge. En hy besluit dit nie, hy dink dit nie net nie, hy staan op. Nou julle dink nou aan die vernedering teenoor sy broer. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel. So op 'n afstand, wat sien die pa? Die perd is gehavend. Sy klere wys dit. Die lewe wys dit. Hy loop kop onderste bo. Daar's geen blydskap nie. Dit gaan swaar. Daardie klomp esels wat hy saam met hom gevat het om al daai goud en silwer te vervoer. Hy kom man alleen terug. Hy het niks oor nie. En die Bybel sê hy het innig jammer vir hom gevoel.
En toe hy nog ver was, en sy vader hom gesien, innig jammer vir hom gevoel. En wat doen die vader? Hardloop, en hy omhels, en hy soen hom hartlik. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig. Hier kom die rympie, kan jy sien wat hy geleer het? Ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie werd om u seun genoem te word nie. Wat doen hy hier? Hy bely sy sonde voor God en sy Vader. Kan jy sien? Want hy besef, die enigste manier om hierdie verleentheid te oorwin, is om te sê, ek is jammer. Nou julle, daai ding, maak 'n blokkasie in baie lewens. Omdat hulle nie erken van die fout wat ek gemaak het, die probleem waaruit ek gekom het nie, sukkel hulle om vry te raak. Hulle kry nie oorwinning nie, want hulle is nie bereid om dit te bely nie. Hulle is nie bereid om vergifnis te vra nie. Hulle is nie bereid om te sê, ek was verkeerd. Ek gaan die Here vra, en ek gaan my Vader in die geval vra nie, of die een teen wie ek gesondig het nie. Kyk wat doen die Vader? Hy brei nie op uit nie, maar die Vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed. Hoekom 'n beste kleed? Want hy was naak as gevolg van sy sonde. As ek sê naak, sy sonde toestand het hom wat doen God met Adam en Eva? Toe hulle agterkom, hulle is naak toe bekleed hulle. So wat doen die Here? Adam, waar is jy? Hy roep na hulle en dis die eerste ding wat hy doen. Daarom, julle, kan jy die doop direk vergelyk. Daar's 'n plek wat sê, en hy wat in Christus Jesus gedoop is, het hulle met Christus bekleed. Jy het jy met geregtigheid bekleed. So die doop is nie net 'n gehoorsaamheidsstap nie, dis 'n bekleding in Christus Jesus. En hier sien jy dit. Maar die Vader sê vir hom, bring vir hom die beste kleed en trek hom dit aan en gee vir hom wat? 'n ring vir sy hand. Het hy 'n ring gehad toe hy gegaan het? Ja. Maar hy het selfs die ring verkoop. En die skoene vir sy voete en bring die vetgemaakte kalf. Kan jy sien, 'n vetgemaakte kalf was daar vir spesiale geleenthede en slag dit en laat ons eet en bly wees. So hoe reageer die Vader teenoor hierdie ou wat teruggekom het? Hy is bly, hy beklee hom, hy gee vir hom 'n nuwe ring, hy lyf hom in weer by die familie en hy maak nie van hom 'n diensknegt nie, hy maak van hom weer sy kind, want hy bly sy kind van die Here. Jou kind kan nie. Ek was nou eendag op 'n plek en daar's ook 'n prediker by mekaar en ek sien, weet jy, die een ou, sy seun kom ingestap en hierdie seun lyk weird. Julle, ek kan sien hierdie perd, hy lyk soos die wêreld lyk. Jy sien dit somme van ver af raak. Die ou, hy lyk regtig soos die wêreld lyk. En ek sien hy stap na die pa toe en toe die pa hom sien, toe bars hy in trane uit en hy begin huil. En hy druk hierdie seun en hy vat hierdie seun en hy wys vir almal wat daar is. Hy sê, sien julle, hier is my seun. Hier is my seun. Hy staan daar druk. Ek ervaar die pyn in 'n pa se hart. Van hierdie kind wat eintlik sy rug omgedraai het en sy rug op dit wat God hom geleer het van die begin af omdraai. Ek dink net, hoe voel hy pa? Hy pa besef, hierdie ouetjie wat hier staan, is my vlees en bloed. Ek kan hom nie verwerp nie. Ek kan hom nie wegstuur nie. En die oomblik toe die seun, want hy kom daar in so kop onderste bo en hy loop so half verby almal, dat almal nou nie moet sien hoe hy lyk nie, asof hy nou jammer is hoe hy lyk. Ek dink by myself, ek het nog nooit my seun jou identiteit gevind in God nie. Jy het groot geword binne hierdie prediker se huis, maar omdat jy nie gekies het nie, het jy hierdie pad geloop. En hy draai op en hy sê, ja, ek het 3 broers, ons is 3 kinders, ek
'n sussie en 2 sissies en 'n broer en wat. Hy sê en hulle almal met hierdie hoë poste, hy sê maar ek is die gemors in hierdie gesin. Ja tog, Here. Dis hoe die duiwel om ons lei. Ek sê die stuk rubbish. Ek sien die pa vat hom en hy druk hom net vas en hy sê dis my kind. En hier sien jy hierdie pa wat hierdie seun wat in sonde verval het vat. En wat doen hy? Hy kry hierdie reputasie uit sy lewe uit. En hy beklee hom met 'n familiekleed. Hy sit vir hom 'n familiering aan. Hy sê vir hom, jy is my kind. Kom ons hou feesviering. So ek wil vandag vir jou sê, het maak nie saak hoe ver iemand weg is nie. God sal hulle almal wat terugkom aanvaar. As jy net oorgee en bely en erken teenoor die Here. Wat leer ons uit hierdie gelykenis? Hier is 'n jong man wat voorspoed van sy vader se huis geniet het, maar deur 'n verkeerde vreeslike besluit draai die lewe onverwags sy sterkkant na hom toe, omdat hy sy rug op sy vader draai. Hy trek weg uit die land van sy bestemming en sy erfenis, en let op die feit dat dit 'n vooraf deurdagte besluit was wat hierdie jong man gemaak het, wat gedryf was deur 'n verkeerde motief in sy hart. Hy verval in die nietigheid van die wêreldse plesier, en omdat sy waardes wêrelds geword het, word hy vinnig omring met verkeerde vriende wat ook self met verkeerde motiewe in hulle harte sit. Die jong man word gedryf deur die vleeslike begeertes en die verleiding van die wêreld, en so verval hy in sonde en raak al verder verwyder van sy vader af, totdat daar niks is wat vir hom oorbly nie. Wat is die effek van sy sinnelose besluit? 'n Geestelike droogte tref hom onverwags. Hy verloor sy oorvloedige geseënde lewe wat hy in sy vader se huis gehad het. Sy wêreldse vriende verlaat hom en draai hulle rug op hom nadat hulle hom gebruik het. En julle, dit gaan gebeur. Jy gaan jou wêreldse vriende verloor, maar jy het hulle nie nodig nie. Hy word 'n slaaf in 'n vreemde land. Hy word verplig om die dinge te doen wat teen sy persoonlike geloofsoortuiging gaan. Hy word 'n varkoppasser in 'n oop veld waar hy 'n oop teiken is vir aanvalle van diewe en wilde diere. Niemand reik uit na hom nie, want niemand gee vir hom iets om te eet nie. So hy is alleen in hierdie wêreld. Is dit nie hoe hierdie wêreld lyk presies wat ek nou vir jou sê nie? Dan gebeur daar iets belangrik in sy lewe. Vers 17 sê, maar hy het by homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het 'n oorvloed van brood en ek vergaan van die honger. Hier vind ons 'n keerpunt, 'n draaipunt in sy lewe. So kan jy sien, hier begin bekering plaasvind. Hy kom tot 'n oomblik van waarheid waar hy besef dat en erken dat sy lewe onvervuld en in chaos is, en dat hy 'n fout gemaak het en teen sy vader gesondig het. Hy raak bewus dat hy skielik die stert is en nie meer die kop soos hy altyd was nie. En wat doen hy? Hy draai sy rug op hierdie verkeerde lewe en hy gaan terug na sy vader. Hy bekeer hom letterlik en selferkenning dat hy verkeerd was, en hy neem 'n besluit om terug te gaan na waar hy hoort. Dis baie duidelik dat hy tot 'n gedagteverandering kom wat die rigting van sy denke en sy optrede beïnvloed, en hy neem weer eens 'n doelbewuste besluit om na sy vader terug te keer. Julle, dis eintlik wat God vir ons net sê. Bekering beteken keer terug vanuit jou wêreldse lewe, vanuit die dinge wat jy daar doen, na wat God se wil vir jou lewe is. Erken dat hy jou vader is. Dis wat hierdie gelykenis vir ons vertel. Geen permanente verandering in ons lewe sal plaasvind, solank as wat ons in ontkenning en trotsheid bly voortgaan nie. So sien ons hoe die eerste beginsel tot die restaurasie van ons lewe inskop, in sy lewe, vers 18. En hy het by homself gesê, ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig voor die hemel, voor God en voor U. Ons vind hier hoe hy self die kwaliteit besluit moet neem, om die muntstuk van sy lewe om te draai, sodat die kopkant van daai muntstuk weer bo kan wees. Dan neem hy 'n doelbewuste aksie. Hy draai om vanuit die posisie waar hy sy rug op sy vader gedraai het, en hy besluit om 180 grade om te keer, of 'n omkeer te maak en terug te gaan na sy vader. En hier sien ons 'n man met 'n ander gesindheid. Hy gaan om te bly.
Hy is vasberade om voor God en sy Vader om verskoning te gaan vra vir sy verkeerde weë. Hy verneder homself en is bereid om selfs 'n diensknegtposisie in sy Vader se huis te neem. Vers 20 sê, en hy het opgestaan en na sy Vader gegaan. Die jongman bly nie net by die besluit nie, hy neem 'n doelbewuste aksie. Kan jy sien, dit bly nie net by woorde nie, julle. Jy moet aksie neem. Bekering beteken, jy draai om, maar bekering ook beteken to change your mind. Okay. Let op die Vader se reaksie in vers 20b. En toe hy nog ver was, het sy Vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Watter groot God dien ons nie? So, is dit nie so dat ek en jy ook maar eintlik daar was, en die dag toe ek my bekeer het, dat die Here vir my gesê het, ek is welkom in sy huis. Julle, die dag toe ek my hart vir die Here gee, toe verander my hele totale lewe en my uitkyk op die lewe. En daar kom 'n blydskap in my gees en in my hart, wat ek net elke dag ervaar het, van daai dag af en voortaan. Hoekom? Want ek het weggedraai van die dinge wat my afgetrek het. En ek het by God gekom, wat my die hele tyd oplig. Wat my, ja, maak ek foute, yes, maar dan sê die Here, jy bely dit, ek maak dit vry en ek lig jou op. Let op, wat sê die volgende vers, en toe die Vader hom sien, het hy innig jammer vir hom gevoel, en na hom gehardloop en hom omhels. By God is daar geen veroordeling teenoor 'n persoon wat hom bekeer nie. Hy staan met oop arms om sy mens te ontvang en sy lewe in totaliteit te herstel. Die seun wou nog so 'n rympie opsê waarvan hy homself tot diensknegt wou verklaar het, maar sy Vader keer hom en sy Vader aanvaar sy vergifnis omdat hy sy hart so opregtheid gesien het. Die Vader herstel die seun se posisie as seun ten volle deur hom 'n nuwe kleed, skoene en 'n ring te gee. En die reël dat die hele familie sou feesvier omdat hy teruggekeer het as 'n geliefde kind. Ten spyte van die kind se verkeerde besluite en persoonlike afvalligheid, het die Vader begrip en openbaring by 'n gesindheid van volkome vergifnis en herstel by die seun se verhouding met hom, deur 'n onvoorwaardelike liefde te betoon. Hoor wat sê hy hierso, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wie in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. God kyk uit vir elkeen van ons. Neem die besluit om terug te keer en staan op en gaan na God toe terwyl jy jou sonde voor hom erken en bely. Dan sal jy gered word en jou geloof, die tweede pilaar van ons Christelike geloof, sal in jou hart begin wortel skiet. Besef, besluit, staan op, keer terug na God. Daarom moet ek my bekeer, of waarom moet ek my bekeer? Nou dat ek die krag van God se koninkryk leer ken het, word ons voor die keuse gestel of ons toe gaan laat om onder God se heerskappy gaan kom of nie. Hoor dat sê in Johannes 1 vers 12. Maar almal, wie's almal? Elke mens wat Jesus aangeneem het, aan hulle, dis die almal, het hy mag gegee om wat te word? Kinders van God te word. Om 'n kind van God te wees is vir alle mense beskore, maar nie almal sal die uitnodiging aanvaar nie. Vir die wat die uitnodiging deur geloof aanvaar, is daar 3 belangrike vereistes om toe te tree tot God se koninkryk. Bekering, wedergeboorte en heiligmaking. Waarsonder niemand die Here sal sien nie. Wedergeboorte, niemand kan die koninkryk sien, sê die Here vir Nikodemus, sonder wedergeboorte nie. So jy moet jou bekeer, jy moet weergebore word en jy moet heiligmaking nastreef. 'n Ware bekering is die vertrekpunt van ons geloofslewe. Enige reis word altyd voorafgegaan deur sekere besluite en het altyd 'n vertrekpunt en 'n eindpunt. Net so begin die reis van ons ewige lewe met 'n besluit. In die Ou Testamentiese tyd word 2 groepe mense beskryf. Israel wat die volk van God was, wat God uitverkies het, en die ander nasies wie heidense mense was wat God nie geken het nie. Hoor wat sê hy in Efesiërs 2 vers 10. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan hulle wat ver was en aan die wat naby was. Wie is die wat ver was? Dis almal buite Israel. En die wat naby is, dit is Israel. So wat verkondig hy aan die wat ver en die wat naby is? Dat hulle albei toegang deur een gees tot die Vader het. Hoe?
deur bekering. So, dit maak nie meer saak wat se volk, wat se nasie jy is nie. As jy besluit, jy maak God jou Vader, jy bekeer jou, jy vra vergifnis van jou sonde, dan word jy sy kind. Dit is so eenvoudig soos dit is. Dis hoekom my ou swart man vir my gesê, ons het almal dieselfde DNA. En dis wat albei die godsdienstige Jode sowel as die nie-godsdienstige heidene nodig gehad het om toegang tot God se teenwoordigheid te kry, is die evangelie van vrede. Slegs die goeie boodskap van Jesus open die weg tot God vir alle mense. Die feit dat die evangelie van Jesus ons toegang tot God herstel, beteken dat die mense toegang tot God deur iets verhinder word. Wat is dit? Die sonde probleem. Maar julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Hier sien ons dat dit die sonde van die mens is wat sy toegang tot God blokkeer. Julle, as ons bid en die Here hoor nie, gaan kyk maar of wanneer iets in jou lewe is wat 'n blokkasie veroorsaak nie. Romeine 3:11 sê, daar is niemand verstandig nie, daar is niemand wat God soek nie. Wat bedoel hy daarby? In ons vleeslike mens wil hy nie God soek nie. Hy wil nie, die vlees wil nie God soek nie. Dis hoekom dit so moeilik is om te bid. Want die vlees wil nie bid nie. Die vlees wil hom nie onderwerp aan God se wil nie. As niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgebuig, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Miskien het jy nog gedink toe jy ingeloop het vanaand, jy is nog 'n okay mens. Weet jy hoeveel mense sê, maar jy is al 'n goeie mens. Kom aan, want ek doen dit en ek doen dat en ek doen dit en ek doen dat en ek doen dit. En sê ek, ja, prys die Here, maar my Bybel sê as niemand wat goed is nie, selfs die een nie. So ek kan nie daarin roem dat ek goed is nie. Want hoekom nie? Ek kan nie, want hierdie sondige natuur trek my af. Okay? Met hierdie woorde beskryf God die karakter en natuur van die mens. Wat ons egter moet verstaan is die feit dat die mens nie altyd hierdie karakter gehad het nie. In Genesis 1:26 staan geskryf dat God die mens geskaap het na sy beeld en sy karakter. Beeld is letterlik die image, the representative figure. Gelykenis beteken in his likeness, ooreenkomstig die model, die ewe beeld van God. So hoe het Adam en Eva gelyk? Hulle was die ewe beeld van God, hulle was in sy gelykenis, hulle was in ooreenstemming met hoe hy gelyk het, so het die mens gelyk. Dit beteken dat die eerste mens net soos God sondeloos, heilig en geregverdig was. God skep die mens met 'n spesifieke doel om sy onsigbare hemelse koninkryk op aarde te vestig. Maleagi 2:10. Het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het? En waarom die een? God het 'n geslag van hom gesoek. Wat beteken 'n geslag? God het kinders gesoek. Daarom maak hy Adam en Eva. Wat sê Johannes 1:12, waarom ons nou net met hierdie waarom ek my moet bekeer begin? Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om weer kind van God te word. So die oomblik as jy Jesus aanneem, dan posisioneer jy jouself deur bekering om weer God se kind te word. Dan word die sonde weggeneem en die Heilige Gees krag van God keer terug in jou lewe en jy word die plek waar God regeer. Dit is hoekom die Heilige Gees noodsaaklik is. Want wat Adam verloor het, het Christus kom herstel, en daai herstel is vir elkeen van ons, en waar begin dit? By 'n persoonlike keuse, om Jesus se verlossingswerk in my lewe te aktiveer. Ek moet kies, niemand anders nie, ek moet kies. Ek wil afsluit daar met Esegiel 28. Jy was die seëling van eweredigheid, volwysheid en volkome in skoonheid. Jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes het jou bedek. En hier sien ons hoe word die duiwel beskryf. Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskit, en ons het in die vorige lesings die skrif baie hanteer. En ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'n God was jy. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is, weens die grootheid van jou koophandel. Nou julle, hier sien ons 'n beskrywing van die duiwel. Wat is die oplossing? Die duiwel kom, hy vat die heerskappy van Adam. Die oomblik toe hulle sondig, word hulle uit God se teenwoordigheid uitgesit. Nou kom die oplossing. Johannes 3:16.
Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elke een wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. Maar julle geloof is nie passief nie. Ek kan nie sê, ek glo, hier's krag op hierdie lyne. As ek nie daai skakelaar druk, dit sal daar wees, maar ek moet dit aktiveer. Geloof het altyd aksie. Ek kan nie sê, ek glo God gaan dit vir my doen, en nou gaan sit, kom ek gee julle 'n goeie voorbeeld. 'n huweliksprobleem. Man en vrou is 20 jaar getroud, hulle is 2 jaar getroud, nou loop hulle in 'n huweliksprobleem in. Nou bid hulle elke aand dat die spoeg soos pad, elke dag sonderlik, want hulle gaan nou nie saamkom met nou kwaad vir mekaar. Nou bid die vrou, ag Here, red hierdie huwelik. En die man bid in daai kamer, Here, ek weet nou nie meer, is hierdie die regte vrou nie, maar asseblief help ons, dat ons net kan weet wat ons moet doen, red hierdie huwelik. Nou sit hulle. Nou wag hulle. Gaan God uit die hemel uitkom en daai huwelik red? Nee. Wat moet hulle doen? Onderwerp julle aan die wil van God. En hy sal dit red. Ouens het 'n finansiële krisis. Wat doen jy? Onderwerp jou aan die wil van God. Wat is die wil van God? In daai faset van my lewe sê hierdie Bybel vir my presies wat is die wil van die Here. En as ek daai skrifte, 1 skrif, 10 skrifte gevind het, en ek begin dit doen, dan kom ek in lyn met God se wil. En God is nie 'n leenaar nie. Wat hy gesê het, gaan hy doen. En dan lyn hy jou lewe, jy lyn jou lewe op met God, en God lyn sy beloftes op met jou lewe. Maar waar begin dit? Jy moet besluit. Jy moet besluit. Dan is daar 'n huweliksseminaar wat aangebied word in die kerk. Dan bid daai mense dat die Here daai huwelik red. As die huweliksseminaar aangebied word, waar's hulle? Een staan nog steeds op hulle knie en die ander wonder nog steeds is die regte vrou, maar hulle kom die huweliksseminaar toe. Hoor jy wat ek sê? So beklee jou met God se krag, met sy waarheid. So bekering is die vertrekpunt van ons geestelike lewe saam met die Here. Maar wie moet kies? Ek. Net ek. En party mense kry dit vinnig reg. Ander ouens vat lank. Party ouens blameer alles en almal om hulle dat hulle dit nie doen nie. Want dit is net te moeilik vir hulle om 'n besluit te neem. Want jy moet uit hierdie wêreld uitkom en oorgee in die hand van die Here. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir u woord. Dankie dat ons vandag verstaan, die duiwel het ons beroof in Adam, Here. Maar Jesus het dit kom herstel. En daar was 'n skeidsmuur van sonde opgebou wat Jesus kom afbreek het. In die oomblik toe hy hierdie vleeslike lewe verlaat, toe skeur die voorhangsel van die tempel in twee. En die skeidsmuur van sonde, Here, word letterlik aanvaar. Dit word weggeneem, omdat hy daardie offer van Jesus aanvaar. En die oomblik toe hy die offer aanvaar en dit welbehaaglik is, wat hy dit in sy eie lewe kom aflê, toe neem hy self die skeidsmuur van sonde weg. En word die wêreld met God in Christus versoen. En kom u Here in die buig neer, en versoen beteken om weer te soen, to kiss again. So buig u neer en u soen elke gelowige wat ver was, elke persoon wat bekeer het, elke mens wat hulle hart tot die Here gerig het, elke mens wat besluit om weer kindskap te ontvang. En u sê vir hulle, ek is jou Vader en jy is my kind. En u beklee ons met krag, u beklee ons met 'n nuwe kleed van geregtigheid. En dankie Hemelse Vader dat dit vir elkeen beskore is wat kies. Help ons om hierdie keuse te maak elke dag van ons lewe in Jesus se naam. Amen. Mag die Here jou seën. Ons gaan volgende week met die tweede pilaar begin, naamlik die geloofpilaar, om te sien wat die Here vir ons wil sê. Die Here bless julle. Drink 'n koppie koffie. Ek hoop as nog water in daai ketel, kyk maar.